'n 14-jarige seun stap in vertrek vol uitvoerende beamptes in en sê ferm vir die miljoenêr leier, ek is julle nuwe baas. Die gelag bars los in die vertrek, aangevuur deur minagting en die absolute sekerheid dat dit net 'n grap is. Maar alles verander toe die seun die amptelike brief van die stigter onthul, en die miljoenêr voel hoe sy bloed koud word toe hy besef dat elke arrogante gebaar waargeneem en aangeteken is. En binne minute aanskou die stil vertrek die ommekeer wat vernedering in mag verander en bloot lê wie werklik verdien om daar te wees. Die rookglasdeur van die raadsaal het met 'n sagte geluid oopgeswaai en die lewendige gesprek van die uitvoerende beamptes, wat op die begin van die buitengewone algemene vergadering gewag het, onderbreek. Jaco het met ferm tree ingestap, sy verslete tekkies het ligte merke op die ingevoerde buigemat gelaat. Sy denimbroek was sigbaar verbleik by die knieë en die eenvoudige wit katoenhemp het in skerp kontras gevorm met die Italiaanse pakke wat die omgewing oorheers het. Die ligversorging het die temperatuur perfek gehou in daardie vertrek op die 23ste verdieping van die mees imposante kommersiële gebou in Sandton. Deur die wye vensters het die metropool in alle rigtings uitgestrek, in see van beton en glas onder die grys Johannesburgse hemel. Jaco het die gewig van 15 paar oë op hom gevoel, wat elke detail van sy voorkoms met 'n mengsel van verbasing en ongemak beoordeel het. Stepan de Villiers het aan die hoof van die gepoleerde mahonietafel gesit, sy onberispelike postuur beklemtoon deur die foutloos gesnyde houtskoolgrys pak. Die Rolex Daytona aan sy linkerpols het die sagte lig van die kristalkandelaar gevang en sy vingers het ongeduldig op die egte leertas voor hom getrommel. Op 43-jarige ouderdom het Stepan 'n soliede reputasie opgebou as die operasionele regterhand van Tegnologie Visie Groep, die tegnologie- en besigheidskonsultasiereus wat 20 jaar gelede deur Gideon Pinaar gestig is. Jaco het 'n paar meter van die tafel af gaan staan, sy verslete rugsak nog oor een skouer. Hy het diep asem gehaal, gevoel hoe sy hart vinniger klop, maar sy blik ferm en direk gehou. "Goeiemôre almal," het hy gesê met 'n stem wat harder geklink het as wat hy bedoel het. "Ek is die nuwe eienaar van hierdie maatskappy." Die stilte wat gevolg het net 3 sekondes geduur, maar dit het soos 'n ewigheid gevoel. Toe, asof iemand 'n knoppie gedruk het die vertrek in die lag uitgebars. Dit was nie diskrete of ongemaklike laggies nie, maar oop, onbeheerste skaterlag wat teen die mure, wat met edelhout bekleed was, weergalm het. Kobus van Wyk, die finansiële direkteur wat regs van Stepan gesit het vooroor geleun en sy maag vasgehou terwyl hy lag. Sy oë het getraan en hy moes sy goudraambril afhaal om dit met sy sakdoek uit sy baadjiesak skoon te maak. "My genade," het hy tussen die laggies deurhyg, "is dit 'n soort poets? Is hier 'n versteekte kamera?" Stepan het stadig uit sy leerdirekteurstoel opgestaan, sy oë het Jaco van kop tot tone bekyk met 'n uitdrukking wat vermaak en minagting gemeng het. Hy het met berekende tree om die tafel gestap, sy onberispelik gepoleerde Engelse skoene het in ritmiese geluid teen die vloer gemaak. Toe hy naby Jaco kom, het hy sy arms oor sy bors gevou en sy kop effens gekantel, asof hy 'n rariteit in 'n museum bestudeer. "Seun," het hy gesê met 'n glimlag wat nie sy oë bereik het nie, "het jy verdwaal? Sandton City is 'n paar kilometer van hier af. Of soek jy dalk die menslike hulpbronne afdeling? Hulle is op die 12de vloer, hulle kan jou help om internskapprogramme vir jong mense te vind." Nog gelag het deur die vertrek weergalm. Jaco het sy postuur regop gehou, sy vingers het liggies aan die bande van sy rugsak geklem. Hy kon die hitte in sy nek voel opstyg, maar dit was nie van skaamte nie, dit was iets anders, 'n mengsel van vasberadenheid en ongemak met die onnodige wreedheid. Kobus het by Stepan aangesluit en homself langs hom geposisioneer soos 'n loyale adjudant. "Kyk hier, Stepan," hy het die vermetelheid om met daardie klere hier in te stap, het hy gesê en met 'n oordrewe gebaar na Jaco se tekkies gewys. "Ek weet hy weet nie eens die verskil tussen 'n voorkeuraandeel en 'n gewone aandeel nie. Hy het seker iets op televisie gesien oor wonderbaarlike erfgename en gedink hy kan voorgee om een van hulle te wees, het 'n ander uitvoerende beampte van die agterkant van die vertrek opgemerk, wat 'n nuwe vlaag van gelag veroorsaak het. Aan die teenoorgestelde punt van die tafel, gedeeltelik weggesteek agter 'n stapel georganiseerde leers, het Annelie Botha die toneel met toenemende ongemak dopgehou. Op 28-jarige ouderdom het sy vir 4 jaar as 'n administratiewe assistent by Tegnologie Visie gewerk en altyd in diskrete en doeltreffende houding gehandhaaf. Haar vingers het die pen wat sy vasgehou het, stywer vasgeklem, en sy het op haar onderlip gebyt, duidelik ontsteld oor die manier waarop die seun behandel is.
Stepan het stadig om Jaco gesirkel, soos 'n roofdier wat sy prooi evalueer. Laat ek raai, jongman. Jy het 'n inspirerende storie op die internet gelees oor 'n jong entrepreneur en gedink jy kan sommer hier instap en sakeman speel. Of het iemand jou hierheen gestuur as 'n slegte grap? Jaco het omgedraai om Stepan se beweging te volg en hom altyd in sy sigveld gehou. Sy stem het kalm uitgekom, amper sag in kontras met die rumoer rondom hom. Ek het hierheen gekom omdat ek iets belangriks het om aan almal hier mee te deel. As julle my net 'n paar minute kan gee om te verduidelik. 'n Paar minute het Kobus 'n droë laggie gegee. Seun, elke minuut van ons hier is meer werd as wat jy waarskynlik in 'n maand verdien. Terloops, hoeveel verdien jou ouers? Weet hulle jy is hier en gee voor om iets te wees wat jy nie is nie? Annelie kon nie langer stil bly nie. Haar stem het huiwerig uitgekom, maar ferm genoeg om gehoor te word. Verskoon my, maar miskien moet ons ten minste luister na wat hy te sê het. Dit kos niks om hom 'n kans te gee nie. Stepan het na haar gedraai met 'n oordrewe uitdrukking van verbasing, asof hy vergeet het dat sy daar was. Ag, Annelie, altyd so naïef en goedhartig. Dis hoekom jy na 4 jaar steeds 'n assistent is, terwyl mense wat verstaan hoe die regte wêreld werk, leierskapsposisies beklee. Die opmerking het Annelie soos 'n klap getref en sy het gevoel hoe haar wange bloos. Sy het haar blik na die leers voor haar laat sak en op haar tong gebyt om nie te antwoord nie. Jaco het die bykomende vernedering opgemerk en 'n steekgevoel van iets wat soos woede lyk, maar hy het sy kalmte behou. Stepan het sy aandag teruggekeer na Jaco, nou met 'n ernstiger, amper vaderlike uitdrukking. Kyk, seun, ek gaan jou 'n gratis raad gee, aangesien jy duidelik leiding nodig het. Die sakewêreld is nie 'n sprokie nie. Dit gaan nie daaroor om uit die niet te verskyn en te verklaar dat jy die eienaar van iets is nie. Dit gaan oor jare se harde werk, opvoeding, koneksies, ervaring. Jy weet waarskynlik nie eens wat in balans staat beteken nie. Ek weet wat respek beteken, het Jaco geantwoord. Sy stem het 'n fermheid gekry wat sommige van die uitvoerende beamptes laat ophou lag het. En ek weet hoe om te herken wanneer iemand onregverdig behandel word bloot op grond van hul voorkoms. O, nou word hy filosofies, het Kobus gespot. Volgende stap is om ons 'n lesing oor sake-etiek te gee. Met daardie uitgebreide ervaring van jou, wat 14 jaar se lewe. Ek is 14 jaar oud, ja, het Jaco bevestig, en dit was gedurende hierdie 14 jaar dat ek iets geleer het wat sommige volwassenes hier blykbaar nie geleer het nie. Dat 'n persoon se waardigheid nie in hul klerekas of die waarde van hul horlosie lê nie. Die stilte wat gevolg het, was anders as die vorige een. Daar was iets in die manier waarop Jaco gepraat het wat verskeie uitvoerende beamptes ongemaklike blikke laat uitruil het. Stepan het egter net met nog meer neerbuigendheid geglimlag. Pragtige toespraak, seun. Baie inspirerend. Nou, voordat ek sekuriteit bel om jou na die uitgang te vergesel, hoekom vertel jy ons nie wat jou regtig hierheen gebring het nie? Het jy 'n weddenskap met jou maatjies verloor? Doen jy 'n uitdaging vir ou Tibe? Jaco het diep asem gehaal en homself voorberei vir wat sou kom. Sy hand het na die agtersak van sy denimbroek gegaan, en hy het die vergeelde koevert gevoel wat sedert die oggend daar gebeere was. Sy vingers het liggies oor die effens gekrekelde papier gestreel, en vir 'n oomblik het hy gehuiwer. 'n Deel van hom wou net uit daardie vertrek stap, uit daardie verstikkende atmosfeer van arrogansie en minagting. Maar 'n ander deel, die deel wat hom tot daar gebring het, die deel wat die verantwoordelikheid gedra het om die vertroue wat in hom geplaas is te eerbiedig, het hom ferm gehou. Ek het 'n vraag voordat ek voortgaan, het Jaco gesê en direk na Stepan gekyk. Ken julle die stigter van hierdie maatskappy, Gideon Pienaar, persoonlik? Die verandering in die atmosfeer was subtiel, maar merkbaar. Sommige uitvoerende beamptes het opgehou glimlag. Stepan het sy voorkop effens gefrons, sy postuur het 'n bietjie stywer geword. Natuurlik ken ons meneer Pienaar, het Stepan geantwoord met 'n stem wat 'n tikkie ongeduld gedra het. Of liewer, ons het hom geken. Hy het ons 3 maande gelede verlaat, soos almal weet. Dit was 'n geweldige verlies vir die maatskappy en vir ons almal wat jare lank direk met hom gewerk het. En weet julle waar hy in die laaste maande van sy lewe was, het Jaco gevra. Sy stem het daardie kalmtoon behou wat die aanwesiges begin pla het. Kobus het 'n gefrustreerde sug gegee. Kyk, seun, ek weet nie watter speletjie jy hier probeer speel nie, maar dit begin vervelig raak. Meneer Pienaar was onder mediese sorg, soos algemeen bekend is.
Nou, ernstig, jy moet weggaan voordat dit 'n groter probleem word. Jaco het nie beweeg nie. 3 maande gelede het hy begin, sy stem het krag gekry, het 'n man sleg geword op straat, naby die Sandton Gautrainstasie. Hy het op die sypaadjie geval, bleek, koud gesweet, duidelik in 'n kritieke toestand. Daar was dosyne mense wat verbygeloop het, maar byna almal het net uitgeswaai, vinnig gekyk en verder gestap. Waar wil jy hiermee heen, het Stepan gevra, maar daar was nou iets anders in sy toon, 'n sweempie van onsekerheid. Ek was op pad terug van die skool af, het Jaco voortgegaan. Ek het die man sien lê en gestop. Ek het nie 2 keer gedink nie. Ek het hulp gevra, die ambulans gebel, by hom gebly totdat hulp opgedaag het. Daarna het ek hom na die hospitaal vergesel. Die vertrek was nou heeltemal stil. Annelie het haar kop opgelig, haar oë op Jaco gefestig met 'n uitdrukking van groeiende begrip. Verskeie uitvoerende beamptes het verwarde blikke uitgeruil en probeer verstaan waarheen hierdie storie sou lei. Daardie man het Jaco voortgegaan, terwyl hy deur die vertrek gekyk het en die oë van elke persoon teenwoordig ontmoet het. Daardie man wat daar was, kwesbaar, wat hulp nodig gehad het, was Gideon Pienaar. Die impak van die woorde was onmiddellik. Stepan het onwillekeurig 'n tree teruggeneem, sy uitdrukking van meerderwaardigheid het begin kraak soos fyn porselein onder druk. Kobus het sy mond oopgemaak, maar geen geluid het uitgekom nie. Ten minste 5 uitvoerende beamptes het regop in hul stoele gesit, die ontspanne postuur van oomblikke gelede vervang deur 'n tasbare spanning. Jy lieg, het Stepan se stem gespanne en amper verwrig uitgekom. Meneer Pienaar het nooit iets daaroor genoem nie. Niks nie. En glo my, ek was gedurende sy laaste maande voortdurend in kontak met hom. Jaco het sy blik ferm gehou, sonder om intimidasie te toon. Hoekom sou hy dit noem? Daardie middag was ek net 'n seun wat gedoen het wat enige ordentlike persoon behoort te doen. Ek het iemand in nood gehelp. Ek het niks in ruil gevra nie my telefoonnommer gegee en 'n beloning verwag nie. Ek het eenvoudig gehelp en my pad vervolg. Annelie was nou heeltemal verdiep, haar hande oor die tafel gevou, haar oë het geskitter met 'n mengsel van hoop en ongeloof. Jaco het besef dat sy die enigste persoon in daardie vertrek was wat opreg gelyk het of sy hom wou glo wat iets anders as skeptisisme of groeiende paniek getoon het. So, hoe is jy nou hier, het Kobus gevra, sy stem het in verdedigende toon gekry. As jy eenvoudig jou pad vervolg het, hoe sluit hierdie hele storie aan? Dit maak geen sin nie. Jaco het 'n paar tree nader aan die tafel gestap, sy teenwoordigheid het gelyk of dit groei ten spyte van sy nog jeugdige statuur. 2 dae na die voorval was ek weer op pad terug van die skool af, verby dieselfde plek. 'n Bestuurder het langs my gestop en my gevra of ek die seun was wat 'n ouer man op daardie selfde sypaadjie gehelp het. Ek het met 'n mate van verbasing bevestig dat dit ek was. Die bestuurder het toe vir my 'n kaartjie gegee en gesê dat die man my persoonlik wou bedank as ek beskikbaar was. En jy het gegaan, het een van die ouer uitvoerende beamptes aan die agterkant van die vertrek gemompel, 'n man met grys hare genaamd Willem Krugger, die bedryfsdirekteur. Natuurlik het jy gegaan. Ek het gehuiwer, het Jaco erken. Ek het nie geweet of dit veilig was, of dit eg was nie. Maar iets het vir my gesê om te gaan. Miskien nuuskierigheid, miskien intuïsie. Ek het die nommer op die kaartjie gebel en 'n baie beleefde sekretarisse het bevestig dat meneer Gideon Pienaar my regtig wou ontmoet. Ons het vir die volgende dag afgespreek, by 'n kafee in die Rosebank omgewing. Stepan was nou bleek, sy hande het die rande van die mahonietafel vasgeklem. Sy brein het woes gewerk, probeer om die stukke te verbind, probeer om 'n fout in die storie te vind, een of ander manier om dit te diskrediteer voordat dit te laat was. Maar iets in die manier waarop Jaco gepraat het, die rykdom van spesifieke besonderhede, die opregtheid in sy oë, het alles vreeslik aanneemlik gemaak. By die kafee het Jaco voortgegaan, het meneer Gideon alleen by 'n tafel agterin gesit, geklee in eenvoudige, amper gewone klere. Niks wat sy posisie aangedui het nie. Hy het my met 'n warm glimlag gegroet en my bedank dat ek hom gehelp het. Hy het probeer om my geld aan te bied, 'n ruim bedrag, maar ek het geweier. Jy het geweier, het Kobus herhaal, ongelowig. As ek na jou kyk, na jou klere, is dit duidelik dat jy die geld kon gebruik. Hoekom op aarde sou jy weier? Omdat dit nie is hoekom ek hom gehelp het nie, het Jaco eenvoudig geantwoord. Hy was ook verbaas. Hy het gesê dit is selde om iemand te vind, veral iemand jonk, wat iets goeds doen sonder om iets terug te verwag.
Ons het daardie middag ure lank gesels. Hy het my van sy lewe vertel, hoe hy hierdie maatskappy van die grond af opgebou het, oor die waardes wat hy altyd probeer handhaaf het, maar gevoel het besig was om verlore te raak na mate die maatskappy gegroei het. Gideon Pienaar het nooit kinders gehad nie, het Willem van die agterkant van die vertrek opgemerk, sy stem pynsend. Dit was 'n bekende feit onder ons almal. Hy was getroud met die maatskappy, soos hy altyd gesê het. Maar in die laaste maande was hy anders. Meer nadenkend, afsydig. Hy het gesê hy is besig om prioriteite te heroorweeg. Presies, het Jaco bevestig. Hy het vir my gesê hy staar 'n paar gesondheidskwessies in die gesig wat hom laat dink het oor nalatenskap, oor wat hy sou agterlaat. Nie in terme van geld of bates nie, maar in terme van waardes, van werklike impak op mense se lewens. Annelie het diskreet 'n traan afgevee wat gedreig het om te loop. Sy het jare lank direk met meneer Pienaar se dokumente gewerk, sy persoonlike leiers georganiseer, sy vergaderings geskeduleer. Sy het onthou hoe hy in die laaste maande verander het, meer pynsend geword het, vreemde vrae gevra het oor werknemers op laer hiërargiese vlakke, oor hul gesinne, hul probleme. Dis 'n baie roerende storie, seun, het Stepan onderbreek en probeer om beheer oor die situasie te herwin. Maar dit verduidelik steeds nie hoekom jy hier is en beweer dat jy die eienaar van die maatskappy is nie. Selfs al het jy meneer Pienaar ontmoet, selfs al het julle 'n onwaarskynlike vriendskap ontwikkel, gee dit jou geen reg op enigiets nie. Jaco het uiteindelik die vergeelde koevert uit die sak van sy denimbroek gehaal. Die papier was effens gekrekel aan die kante, maar die rooi seël was nog ongeskonde. Hy het die koevert voor hom gehou, en al die oë in die vertrek het op daardie stuk papier gefokus, asof dit 'n bom was wat op die punt was om te ontplof. Gedurende die volgende 3 maande, het Jaco verduidelik, het meneer Gideon en ek gereeld ontmoet. Soms by dieselfde kafee, ander kere in park naby Emerentia Dam waar hy daarvan gehou het om te stap. Hy het my vertel van sy sake uitdagings, oor die moeilike besluite wat hy moes neem. Ek het geluister, vrae gevra, die perspektief van 'n buitestander aangebied, iemand sonder enige finansiële of politieke belang in die situasie. En hy het jou vertrou, het Annelie gefluister, meer vir haarself as vir die ander. Hy het uiteindelik iemand gevind wat hy heeltemal kon vertrou. Meer as dit, het Jaco reggestel. Hy het my vertroue herhaaldelik getoets. Hy het my by verskeie geleenthede geld aangebied, probeer om my met duur goed te presenteer, situasies geskep waar ek maklik voordeel kon trek. Maar ek het altyd geweier. Nie omdat ek dit nie nodig gehad het nie, my familie het regtig finansiële probleme. Maar omdat ek waardigheid meer waardeer as gerief. Stepan het begin heen en weer loop, sy gedagtes het vinnig gewerk om 'n uitweg te vind, 'n teenargument, enigiets. Dit is belaglik. Absoluut belaglik. Sê jy vir my dat een van die mees skerpsinnige sakemanne in Suid-Afrika, iemand wat in ryk ter waarde van honderde miljoene opgebou het, besluit het om alles aan 'n tiener te gee wat hy toevallig ontmoet het? Nie toevallig nie, het Jaco kalm reggestel. Deur doelbewuste keuse. Hy was op soek na iemand wat die waardes verteenwoordig wat hy wou sien voortgesit word. Iemand wat nie deur gierigheid of blinde ambisie gekorrupteer is nie. Iemand wat verstaan dat ware sukses nie net in balansstaatgetalle gemeet word nie. Kobus het 'n senuweeagtige laggie gegee, maar daar was geen humor daarin nie. Dit was gelaai met groeiende angs. Jy kan nie van ons verwag om dit te glo nie. Jy kan nie sommer hier instap met 'n fantasiestorie en verwag dat almal dit aanvaar nie. Ek verwag nie dat julle net my woord glo nie, het Jaco gesê en versigtig die koevert begin oopmaak. Dis hoekom ek bewyse gebring het. Sy vingers het versigtig gevoude velle papier uitgehaal. Dit was verskeie bladsye wat met die hand geskryf is, met die elegante, maar effens beweerige handskrif van iemand wat fisieke probleme ondervind het. Jaco het die eerste bladsy oopgevou en hardop begin lees, sy duidelike en ferm stem het deur die stil vertrek weergalm. My naam is Gideon Pienaar en ek skryf hierdie woorde in volle bewussyn en verstandelike vermoë in die teenwoordigheid van my prokureurs en 'n notaris wat die egtheid van hierdie dokument sal sertifiseer. As jy dit lees of hoor, beteken dit dat ek reeds hierdie lewe verlaat het en dat die tyd aangebreek het om 'n besluit te onthul wat ek na baie nadenke en absolute sekerheid geneem het. Die vertrek was so stil dat die geluid van die ligversorger te hard gelyk het. Elke woord wat Jaco gelees het soos 'n druppel suur geval op die selfvertroue en arrogansie wat daardie omgewing net minute tevore oorheers het.
Jaco het voortgegaan, gedurende die laaste maande van my lewe is ek geseën met 'n onverwagse ontmoeting. 'n Jong man genaamd Jaco Malan het my in 'n oomblik van uiterste kwesbaarheid gehelp, sonder om te weet wie ek was, sonder om absoluut enigiets terug te verwag. Hierdie eenvoudige daad van menslike goedhartigheid het 'n diepgaande refleksie oor die toestand van my maatskappy ontketen, oor die mense wat ek gekies het om leierskapsposisies te beklee en oor die nalatenskap wat ek agterlaat. Stepan het swaar in sy stoel gaan sit, die geluid van die leer wat aanpas by sy gewig het hard geklink in die onderdrukkende stilte. Sy gesig het heeltemal sy kleur verloor en klein sweetdruppels het op sy perfek geskeerde voorkop begin vorm. Kobus was roerloos langs hom, sy oë op Jaco gefestig asof hy 'n spook sien. Jaco het die bladsy omgeblaai en verder gelees. In die maande na daardie aanvanklike ontmoeting het ek 'n opregte vriendskap met Jaco ontwikkel. Ek het sy karakter op alle moontlike maniere getoets, versoekings aangebied wat die meeste mense, veral iemand in sy delikate finansiële situasie, sou laat swyg. Maar hy het integer, eerlik en bovenal opreg gebly. Hy het sonder oordeel na my geluister, raad sonder eie belang aangebied en 'n begrip van fundamentele menslike waardes getoon wat ek selde by mense 3 keer sy ouderdom vind. Jaco se hande het effens gebewe terwyl hy die bladsy vasgehou het, maar sy stem het ferm gebly. Hy het besef dat hy nie meer net woorde op papier lees nie. Hy was besig om die stem te kanaliseer van 'n man wat in hom geglo het, wat 'n geweldige vertroue op sy jong skouers geplaas het. Hy het diep asem gehaal en voortgegaan. Om hierdie rede en na uitgebreide konsultasie met my prokureurs en regsadviseurs, het ek besluit om Jaco Malan as my universele erfgenaam en meerderheidseienaar van Tegnologie Visie Groep aan te wys. Hierdie besluit is nie impulsief of emosioneel geneem nie, maar na maande se noukeurige beplanning en toepaslike regstrukturering. 'n Gedempte geluid het van die agterkant van die vertrek gekom. Willem Krüger het sy glas water omgestamp en die vloeistof het stadig oor die houtoppervlak van die tafel versprei, maar niemand het beweeg om dit skoon te maak nie. Almal was verlam, besig om die omvang te verwerk van wat hulle pas gehoor het. Dit is onmoontlik, het Kobus gemompel, meer vir homself as vir enige iemand anders. Regtens en finansiëel onmoontlik. 'n Minderjarige kan nie sommer maatskappy van hierdie omvang erf nie. Daar is regulasies, vereistes, prosesse. Lees verder, het Annelie gevra, haar stem het die gemompel van ongeloof wat deur die vertrek begin versprei het, deurgesny. Asseblief, Jaco. Gaan voort. Jaco het met dankbaarheid na haar geknik en sy aandag teruggekeer na die brief. Ek is ten volle bewus van die regskompleksiteite wat 'n minderjarige erfgenaam behels. Daarom het ek 'n streng struktuur van voogtyskap en toesig daargestel. Jaco se eienaarskap sal bestuur word deur 'n trustraad bestaande uit 3 prokureurs wat spesialiseer in korporatiewe en erfreg, asook 'n finansiële adviseur van my allergrootste vertroue. Jaco sal besluitnemings mag hê oor strategiese en filosofiese kwessies van die maatskappy, maar sy beduidende finansiële besluite sal die goedkeuring van die raad vereis totdat hy 18 jaar oud word. Stepan het skielik opgestaan, sy stoel het met 'n skril geluid teen die vloer gekrap. Dit kan nie gebeur nie. Gideon was siek, kwesbaar. Hy was duidelik nie by sy volle verstand nie. Enige bekwame prokureur sal hierdie testament kan betwis op grond van dwang, manipulasie of verstandelike onbevoegdheid. Jaco het opgehou lees en sy oë na Stepan opgehef. Sy uitdrukking was kalm, amper simpatiek, wat die situasie op een of ander manier nog meer ontstellend vir die uitvoerende beampte gemaak het. Meneer Gideon het presies hierdie beswaar voorsien. Daar is psigiatriese en mediese verslae aan die testament geheg, uitgevoer deur 3 verskillende professionele persone, wat almal sy volle verstandelike vermoë en die afwesigheid van enige dwang getuig. Boonop is die hele proses verfilm en deur 'n notaris en 2 onafhanklike prokureurs getuig. Annelie het nou vrylik trane gestort, maar daar was 'n glimlag op haar lippe. Dit was asof iets wat sy altyd diep in haar hart geweet het, in waarheid oor die wesenlike aard van Gideon Pienaar, uiteindelik geopenbaar is. Hy was te slim om skuiwergate te los, het sy gemompel. Hy was altyd noukeurig in alles. Jaco het teruggekeer na die lesing. Maar daar is nog 'n element in hierdie besluit wat ek as deurslaggewend beskou, en dit is hier waar ek die ware aard van hierdie oomblik openbaar. Jaco weet dit nog nie, maar sy besoek aan die maatskappy vandag is deel van 'n finale toets wat ek uitgewerk het. Ek het hom opdrag gegee om die volgende uitvoerende vergadering by te woon,
homself nederig as die nuwe eienaar voor te stel en waar te neem hoe hy ontvang sou word. Die stilte in die vertrek het amper fisies geword, 'n tasbare druk op die bors van elke persoon teenwoordig. Stepan het stadig teruggesit, sy knieë het gelyk of dit hom nie kon dra nie. Kobus het die rand van die tafel so styf vasgehou dat sy vingers wit geword het. Hierdie toets het Jaco voortgegaan, terwyl hy met groeiende begrip gelees het van wat aan die gebeur was, het 'n spesifieke doel gehad. Om die ware karakter van die mense in leierskapsposisies in my maatskappy te openbaar. Ek het Jaco opdrag gegee om in eenvoudige klere aan te kom, en sy natuurlike voorkoms van 'n gewone tiener te behou. Ek wou sien hoe die uitvoerende beamptes wat ek in magsposisies geplaas het, sou reageer op iemand wat oënskynlik geen status, rykdom of invloed gehad het nie, maar wat met 'n wettige eis gekom het. Om my God, het iemand gefluister. Dit was 'n vrouestem van een van die jonger uitvoerende beamptes, Mariska Venter, die direkteur van menslike hulpbronne. Sy het saam met die ander gelag, maar was nou bleek en het die implikasies verstaan. Jaco het nog 'n bladsy omgeblaai en sy volgende sin het soos 'n hamer geval. Die reaksies van elke persoon wat in hierdie vergadering teenwoordig is, word op hierdie presiese oomblik geëvalueer. Diegene wat respek, waardigheid en openheid toon om te luister, ongeag voorkoms, demonstreer die waardes wat ek in tegnologievisie wil sien voortgesit word. Diegene wat vooroordeel, arrogansie of wreedheid toon, openbaar in fundamentele onverenigbaarheid met die toekomstige rigting van die maatskappy. Stepan was gevries. Heeltemal roerloos. Sy brein het elke woord wat hy die afgelope 20 minute gesê het, herhaal, elke wrede laggie, elke neerhalende opmerking oor Jaco se voorkoms, elke gebaar van meerderwaardigheid. En met groeiende afgryse het hy besef dat hy skouspelagtig misluk het in die toets wat hy nie eens geweet het hy aflê nie. Kobus het sy kop stadig begin skud, asof hy op een of ander manier die gebeure wat pas plaasgevind het, ongedaan kon maak. Nee. Dit gebeur nie. Dit kan nie gebeur nie. Ek het ook opdrag gegee, het Jaco voortgegaan, sy stem nou gelaai met die erns van wat hy besig was om te onthul, dat my prokureurs gereed moet wees om 'n uur na die begin van hierdie vergadering te verskyn, met al die nodige dokumentasie om die legitimiteit en wettigheid van hierdie oordrag van eienaarskap te bevestig. Jaco het hul nommer en is opdrag gegee om die oproep op die gepaste oomblik te maak. Met hande wat nou sigbaar gebewe het Jaco 'n selfoon uit sy sak gehaal en dit op die tafel neergesit. Dit was 'n eenvoudige, selfs ou toestel, maar dit het perfek gewerk vir die nodige doel. Ek behoort nou te bel, het hy gesê en deur die vertrek gekyk. Maar voordat ek dit doen, wil ek elkeen van julle die geleentheid gee om te praat, as julle wil. Niemand het aanvanklik beweeg nie. Dit was asof die gewig van die situasie almal in standbeelde verander het. Toe staan Annelie stadig op, haar bene het effens gebewe. Sy het na Jaco gekyk met 'n mengsel van bewondering en hartseer. Ek wil om verskoning vra, het sy gesê, haar stem het gebreek. Nie omdat ek aan jou getwyfel het nie, want ek het regtig probeer om jou die voordeel van die twyfel te gee. Maar omdat ek nie meer moed gehad het om jou sterker te verdedig nie. Omdat ek toegelaat het dat hulle jou aanhou verneder toe ek diep binne geweet het dit is verkeerd. Jaco het haar 'n opregte glimlag gegee, die eerste sedert hy in daardie vertrek ingestap het. Jy was die enigste persoon hier wat enige vorm van goedhartigheid of bereidwilligheid om te luister getoon het. Dit het nie ongesiens verbygegaan nie. Willem Kruger het sy keel skoongemaak. Sy stem het hees uitgekom, swaar met die gewig van begrip. Meneer Pinaar was anders in die laaste maande. Meer oplettend. Hy het vrae gevra oor die werknemers, hoe hulle behandel is, oor die kultuur van die maatskappy. Ek het gedink hy word net sentimenteel, reflekteer oor sy lewe. Maar hy was besig om te ondersoek, was hy nie? Hy was besig om te sien wat ons geword het. Presies, het Jaco bevestig. Hy het vir my gesê dat die maatskappy die afgelope paar jaar eksponensieel gegroei het, maar dat die finansiële groei ten koste van fundamentele menslike waardes plaasgevind het. Dat daar 'n rigiede hiërargie was gebaseer op titels en voorkoms, maar min opregte respek tussen mense. Dat die top-uitvoerende beamptes die werknemers op laer vlakke behandel het asof hulle onsigbaar was. Mariska Venter het stil gehuil. As direkteur van menslike hulpbronne het sy talle klagtes oor die giftige werksomgewing geïgnoreer, sy het die tevredenheid van senior uitvoerende beamptes bo die welstand van gewone werknemers geprioritiseer.
En nou het alles teruggekom om by haar te spook. Stepan het uiteindelik sy stem gevind, alhoewel dit swak en onstabiel uitgekom het. Ek het 15 jaar lank in hierdie maatskappy gewerk. 15 jaar om my loopbaan te bou, opofferings te maak, my lewe te wy aan die maak van tegnologievisie meer winsgewend en doeltreffend. En jy sê vir my dat dit alles niks beteken nie omdat ek gelag het vir 'n seun wat hier ingekom het en 'n absurde bewering gemaak het. Dit was nie net die gelag nie, het Jaco kalm geantwoord. Dit was die onnodige wreedheid. Die opmerkings oor my klere, oor my familie, oor my intellektuele vermoë. Jy het nie net aan my getwyfel nie, jy het aktief probeer om my te verneder, my te verkleineer, my minderwaardig te laat voel. En toe Annelie my probeer verdedig, het jy haar ook verneder en genoem dat sy na jare steeds 'n assistent was, asof dit 'n karakterfout van haar was. Annelie het haar trane afgevee en haar skouers reguit gemaak. Sy het onvermoeid gewerk, maar haar bevorderings is altyd geblokkeer omdat sy nie in die vorm gepas het wat uitvoerende beamptes so Stepan waardeer het nie. Sy was nie aggressief genoeg nie, het nie die nodige politieke speletjies gespeel nie, het getrou gebly aan haar waarde selfs al het dit beteken dat sy stadiger vorder. Jaco het die selfoon opgetel en die nommer geskakel wat hy dae gelede sorgvuldig gememoriseer het. Die geluid van die leitoon het deur die luidspreker in die vertrek weergalm, elke leitoon het gelyk of dit 'n ewigheid duur. Op die derde leitoon het 'n professionele stem geantwoord. Joubert en vennote prokureurs, hoe kan ek help? Hier praat Jaco Malan, het hy gesê en sy stem ferm gehou. Ek is in die vergadering soos beplan. Ek het nodig dat dokter Joubert en sy span met die voorbereide dokumentasie verskyn. Onmiddellik, meneer Malan. Hulle is reeds op pad en behoort binne ongeveer 40 minute daar te wees. Is daar enigiets anders wat u benodig? Nee, dankie. Ons sal hier wag. Toe Jaco afgesluit het, het die swaar stilte teruggekeer. Kobus het sy kop tussen sy hande gehad, sy vingers het teen sy slape gedruk asof hy 'n beginnende hoofpyn probeer bedwing. Mariska het steeds diskreet gehuil en haar trane met 'n gekrekelde sneeustoekie afgevee. Willem het by die venster uitgekyk, na die stad daaronder, miskien nadink oor besluite wat geneem is en geleenthede wat gemis is. Stepan was in ander toestand. Sy uitdrukking het van aanvanklike paniek na iets meer berekenend, meer gevaarlik verander. Sy sakebrein het woes gewerk op soek na invalsoeke, skuiwergate, maniere om die ramp wat besig was om te ontvou, om te keer of ten minste te versag. Jaco, het hy uiteindelik gesê, sy stem het probeer om redelik, versoenend te klink. Kyk, ek erken ek was ongeskik. Ons almal was. Dit was onvanpas en ek vra opreg om verskoning daarvoor. Maar jy moet die posisie waarin ons is, verstaan. Hierdie maatskappy het meer as 2000 mense in diens. Dit het kontrakte met kliënte oor die hele wêreld, enorme finansiële verantwoordelikhede, komplekse prosesse wat jare neem om te bemeester. Hoe kan jy verwag om dit op net 14-jarige ouderdom oor te neem? Jaco het hom vir 'n lang oomblik dopgehou voordat hy geantwoord het. Ek is nie van plan om dit alleen oor te neem nie. Meneer Gedeon was baie duidelik daaroor. Hy het 'n ondersteuningsstruktuur daargestel, ervare mense wat my sal lei in die tegniese en finansiële aspekte. My rol is nie om 'n kenner in alle operasionele besonderhede te wees nie. My rol is om te verseker dat die maatskappy sy fundamentele waardes behou, dat mense met waardigheid en respek behandel word, dat finansiële sukses nie ten koste van menslikheid kom nie. Dis baie mooi in teorie, het Kobus ingegryp en sy kop opgelig. Maar in die regte sakewêreld kan jy nie 'n miljard-rand maatskappy bestuur wat net op goeie gevoelens gebaseer is nie. Daar is ewige mededinging, klein winsmarges, moeilike besluite wat geneem moet word. Besluite wat 'n tiener eenvoudig nie die ervaring of die emosionele hardheid het om te maak nie. Miskien is dit presies hoekom meneer Gedeon my gekies het Jaco geantwoord. Omdat ek nog nie gekorrupteer is deur die idee dat sakesukses die prysgawe van etiese beginsels vereis nie. Omdat ek nog steeds glo dat dit moontlik is om finansiëel suksesvol te wees terwyl jy mense met basiese ordentlikheid behandel. Annelie het nader aan die venster gestap waar Willem gestaan het. Sy het na die ouer man gekyk, wat altyd regverdig teenoor haar was, alhoewel hy nooit die moed gehad het om teen die stelsel wat deur Stepan en Kobus gevestig is, te gaan nie. Jy het altyd geweet daar is iets verkeerd hier, het sy sag gesê. Ek het dit in jou oë gesien tydens vergaderings wanneer wrede besluite geneem is, wanneer toegewyde werknemers om oppervlakkige redes afgedank is.
Willem het stadig geknik, sonder om sy oë van die stad daaronder af te haal. Ek het geweet, ja. Maar ek het myself oortuig dat dit is hoe dinge werk, dat daar geen alternatief was nie. Dat om die stelsel te bevraagteken my net my posisie sou kos. So het ek 'n medepligtige deur versuim geword. Mariska het uiteindelik genoeg opgehou huil om te praat, haar stem nog bewerig. Hoeveel verslae het ek geliaseer? Hoeveel klagtes van morele teistering het ek geminimaliseer omdat dit van werknemers op laer vlakke teen belangrike uitvoerende beamptes gekom het? Hoeveel goeie mense het hierdie maatskappy verlaat omdat hulle nie meer die omgewing kon verdra nie, en ek het eenvoudig hul bedankings verwerk sonder om te bevraagteken. Die waarheid het nou uitgestort soos water uit 'n gebreekte dam. Jare se rasionalisering van morele kompromieë, van twyfelagtige besluite wat in die naam van sakesukses geregverdig is, alles het na vore gekom onder die gewig van Jaco se onthulling. Die deur van die vertrek het skielik oopgegaan en almal laat skrik. 'n Jong ontvangsdame het huiwerig ingekom, haar gesig het verwarring en bekommernis getoon. "Verskoon die onderbreking," het sy gesê, "maar daar is 'n groep prokureurs in die voorportaal wat vra om op te kom. Hulle sê hulle het 'n dringende vergadering met meneer Jaco Malan." Stepan en Kobus het desperate blikke uitgeruil. 40 minute het verbygegaan sonder dat een van hulle dit agtergekom het, so verdiep was hulle in hul eie interne krisisse. Jaco het met 'n vriendelike glimlag vir die ontvangsdame geknik. "Vra hulle asseblief om op te kom." "En dankie." Toe die ontvangsdame uit is, het Kobus 'n laaste desperate poging aangewend. "Dit kan steeds in die hof betwis word. Testamente word heeltyd betwis. Veral wanneer dit fortuine van hierdie grootte en sulke ongewone omstandighede behels. Julle kan probeer," het Jaco toegegee. "Maar meneer Gideon het vir my gesê dat enige poging tot betwisting sou lei tot die aktivering van spesifieke klousules. Ek weet nie presies wat daardie klousules is nie, maar hy het verseker dat dit enige ongegronde regsaksie sterk sou ontmoedig." 3 minute later het die deur weer oopgegaan. 3 middeljarige mans het ingekom, almal in sober pakke geklee en met lywige leertasse. Die man vooraan met grys hare en 'n goudraambril het direk na Jaco gekyk met 'n uitdrukking van ingehoue goedkeuring. "Jaco Malan," het hy gevra, alhoewel hy duidelik reeds die antwoord geweet het. "Ja, meneer. Ek is Dr. Paul Joubert. Hierdie is my vennote Dr. Francois Louw en Dr. Gustaf Rood. Ons is deur Gideon Pinaar opdrag gegee om die oorgang van eienaarskap van Tegnologie Visie Groep te bestuur." Die 3 prokureurs het met geoefende doeltreffendheid beweeg, hul tasse op die tafel geplaas en dokumente begin uithaal. Daar was stapels papiere, almal noukeurig in gekleurde leers georganiseer. Dr. Joubert het 'n spesifieke dokument geneem en dit opgehou sodat almal die amptelike seël van 'n notariskantoor kon sien. Hierdie is die amptelike testament van Gideon Pinaar, geregistreer by die notariskantoor 3 weke voor sy afsterwe. Dit is persoonlik deur my Dr. Louw en onafhanklike notaris getuig. Dit is ook in sy geheel verfilm en daardie opname word op 3 verskillende veilige plekke gedeponeer. Dr. Louw het die woord geneem. Benewens die testament het ons hier die dokumentasie vir die oordrag van aandele behoorlik geregistreer by die Johannesburgse effektebeurs. Jaco Malan besit nou 65% van die gewone aandele van Tegnologie Visie Groep, wat hom absolute meerderheidsbeheer oor die maatskappy gee. Stepan het 'n laaste kaart probeer speel. En wat van die goedkeuring van die minderheidsaandeelhouers? Moet hulle nie in so 'n verandering van beheer geraadpleeg word nie? Dr. Rood het koud geglimlag. Alle minderheidsaandeelhouers is behoorlik in kennis gestel soos deur die wet vereis. Hulle het 3 weke gehad om die oordrag te betwis. Niemand het dit gedoen nie. Trouwens, verskeie het hul steun vir meneer Pinaar se besluit uitgespreek, veral diegene wat die oorspronklike waardes onthou het waarop die maatskappy gestig is. Dr. Joubert het 'n ander leer oopgemaak en reeks mediese verslae uitgehaal. Hier is psigiatriese en mediese evaluasies van Gideon Pinaar, uitgevoer deur 3 verskillende professionele persone in die dae voor die ondertekening van die testament. Almal getuig van sy volle verstandelike vermoë, afwesigheid van dwang, medikasie wat sy oordeel kon beïnvloed of enige ander faktor wat sy besluite kon ongeldig maak. Hy het spesifiek na Stepan gedraai. "Meneer de Villiers, ek is bewus daarvan dat u die posisie van uitvoerende vise-president van bedrywighede beklee het.
Gideon het my spesifiek opdrag gegee oor hoe om voort te gaan met betrekking tot u en sekere ander uitvoerende beamptes, afhangende van u reaksies vandag. Stepan het droog gesluk, koue sweet het langs sy rug afgeloop. Watter instruksies? Dr. Joubert het nog 'n dokument uitgehaal. As u die eienskappe van respek, waardigheid en openheid sou toon wat Gideon waardeer het, sou u die geleentheid gebied word om in u posisie onder die nuwe bestuur te bly. As u egter die teenoorgestelde sou toon, soos blykbaar die geval was, sou u ontslag onmiddellik wees en u aandele in die maatskappy sou teen markwaarde teruggekoop word, sonder bonusse of bykomende vergoeding. Kobus het skielik opgestaan. Dit is victimisasie. Ontslag sonder billike rede. Ons sal dagvaar. Dr. Lou het hom met 'n uitdrukking van professionele verveling aangekyk. Meneer van Wyk, u dien na die goeddinke van die meerderheidseienaar. Daar is geen billike rede nodig in die posisie nie. En voordat u met arbeidsgedinge dreig, moet ek u inlig dat u kontrak in spesifieke klousule oor onvanpaste gedrag insluit wat op grond van die gedrag wat vandag getoon is, ingeroep kan word. Ons het natuurlik gedetailleerde rekords van wat in hierdie vertrek gebeur het. Kobus se gesig het alle kleur verloor. Rekords? Watter rekords? Dr. Rood het diskreet na 'n hoek van die vertrek gewys, waar 'n klein sekuriteitskamera geïnstalleer was, so diskreet dat niemand daaraan aandag gegee het nie. Gideon het sy vermoedens gehad oor die kultuur van hierdie maatskappy. Hy het klank- en video-opnames van hierdie spesifieke vergadering gemagtig, soos toegelaat deur Suid-Afrikaanse arbeidswette wanneer daar 'n gegronde vermoede van wangedrag is. Almal teenwoordig is tegnies in kennis gestel deur die gebruiksvoorwaardes van die maatskappy se fasiliteite wat hulle onderteken het toe hulle aangestel is. Mariska het met afgryse na die kamera gekyk. Elke wrede woord, elke spottende laggie, elke neerhalende opmerking was vasgevang. Daar was geen manier om te ontken, te herinterpreteer of te minimaliseer wat gebeur het nie. Dit was onbetwisbare bewys. Jaco het alles met 'n komplekse mengsel van emosies dopgehou. Daar was geen tevredenheid op sy gesig nie, geen triomf of vreugde om te sien hoe mense ontmasker word nie. Slegs 'n swaar hartseer toe hy besef dat Gideon reg was oor die toestand van die maatskappy, oor hoe mag en posisie mense gekorrupteer het wat waarskynlik met goeie bedoelings begin het. Dr. Joubert het Jaco kalm gesê, ek wil graag individuele vergaderings met elke persoon teenwoordig hou. Begin met diegene wie se posisies heroorweeg moet word. Die prokureur het professioneel geknik. Dit is u reg as eienaar. Ek stel voor dat ons die kleiner konferensiekamer aan die einde van die gang gebruik. Dit sal meer gepas wees vir private gesprekke. In die volgende 30 minute het 'n reeks kort, maar beslissende vergaderings plaasgevind. Stepan was die eerste. Hy het die kleiner vertrek binnegegaan met geboë skouers, al sy vorige arrogansie het verdamp. Jaco het op 'n eenvoudige stoel gesit, Dr. Joubert langs hom met voorbereide dokumente. Meneer de Villiers, het Jaco begin, sy stem sag, maar ferm, ek voel geen plesier in hierdie situasie nie. Maar wat vandag gebeur het, het 'n gedragspatroon onthul wat meneer Gideon gevrees het bestaan. Dit was nie net met my nie. Dit was die manier waarop u oor mense in laer hiërargiese posisies gepraat het, die terloopse wreedheid waarmee u Annelie behandel het, toe sy my probeer verdedig het, die totale gebrek aan agting vir basiese menslike waardigheid. Stepan kon nie direk na Jaco kyk nie. Ek het my loopbaan hier gebou. Ek het 15 jaar van my lewe aan hierdie maatskappy gewy. En gedurende daardie 15 jaar, op hoeveel mense het jy getrap? Hoeveel talentvolle werknemers het weggegaan, omdat hulle nie die giftige kultuur wat jy help skep het, kon verdra nie? Hoeveel goeie idees is verwerp omdat dit van mense gekom het wat jy as minderwaardig beskou het? Stepan het uiteindelik sy oë opgehef, en Jaco was verbaas om opregte trane daar te sien. Ek het nie besef dat ek daardie persoon geword het nie. Ek het met ideale begin, met waardes. Maar die stelsel, die druk vir resultate, die voortdurende mededinging, dit alles het my geleidelik verander. En ek het toegelaat dat dit gebeur. Daardie selfbewustheid is in begin, het Jaco gesê. Maar dit verander nie die feit dat jy nie in 'n leierskapsposisie hier kan voortgaan nie. Die maatskappy het 'n fundamentele transformasie nodig, en jy verteenwoordig presies die tipe kultuur wat verander moet word. Dr. Joubert het dokumente oor die tafel geskuif. U ontslag is onmiddellik van krag. U aandele sal teen billike markwaarde teruggekoop word,
maar daar sal geen skeidingsbonus of bykomende vergoeding wees nie. U het die reg om dit geregtelik te betwis, natuurlik, maar ek moet u waarsku dat die bewyse teen u aansienlik is. Stepan het die dokumente met bewende hande onderteken. Elke handtekening het gelyk of dit meer energie uit hom tap. Toe hy klaar was, het hy vir Jaco 'n laaste keer gekyk. Ek hoop, het hy met 'n nee stem gesê, dat jy nie word wat ek geword het nie. Dat jy daardie waardes kan behou selfs wanneer die druk kom, want dit sal kom. Ek het iets wat jy langs die pad verloor het Jaco geantwoord. Ek het mense om my wat my sal herinner hoekom ek dit doen. En ek sal leiers kies wat hierdie waardes deel, nie wat dit vir wins opoffer nie. Kobus was volgende en sy vergadering was selfs korter. Hy was sigbaar geskok, wisselend tussen probeer om sy optrede te regverdig en die realiteit te aanvaar. Aan die einde het hy ook sy ontslag onderteken, maar met ingehoue woede in plaas van Stepan se berusting. Jy gaan misluk, het Kobus gesê toe hy uitstap. Die sakewêreld werk nie met goedhartigheid en goeie gevoelens nie. Jy gaan dit op die harde manier leer. Jaco het nie geantwoord nie, net gekyk hoe die man met sy besittings in kartontoos wat sekuriteit voorsien het, uitstap. Twee van die ander uitvoerende beamptes wat besonder wreed in hul gelag en opmerkings was, is ook afgedank. Mariska, die direkteur van menslike hulpbronne, is op administratiewe verlof geplaas terwyl haar gedrag meer gedetailleerd hersien sou word. Willem Krugher was 'n ander geval. Toe hy die vertrek binnekom, was sy uitdrukking die van iemand wat voorbereid was om die gevolge van jare se stille medepligtigheid die hoof te bied. Jaco het hom vir 'n lang oomblik dopgehou voordat hy gepraat het. Jy het nie gelag nie, het Jaco opgemerk. Jy het nie wrede opmerkings gemaak nie. Maar jy het ook niks gesê om my te verdedig nie, net soos jy blykbaar jare lank niks gesê het terwyl hierdie giftige kultuur ontwikkel het nie. Willem het swaar geknik. Ek was 'n lafaard. Ek het onreg gesien en stil gebly omdat ek nie my posisie wou waag nie. Ek het gedink om my kop laag te hou en my werk te doen, was genoeg. Maar dit was nie. Meneer Gideon het 'n spesifieke nota oor jou gelos, het Jaco gesê en 'n leer oopgemaak wat dokter Joubert vir hom gegee het. Hy het geskryf dat jy fundamenteel 'n goeie persoon was wat toegelaat het dat vrees jou stilmaak. Hy het geglo dat gegeewe die regte omgewing en die gepaste leierskap, jy weer 'n waardevolle bate kon word. Willem het sy oë opgehef, verbasing duidelik in sy uitdrukking. Het hy dit gesê? Hy het. So hier is my voorstel. Jy sal as bedryfsdirekteur aanbly, maar met een voorwaarde. Jy sal aktief deelneem aan die kulturele transformasie van die maatskappy. Dit sal jou verantwoordelikheid wees om onregverdige praktyke te identifiseer en reg te stel, om die stem te wees van werknemers wat nie gemaklik voel om vir hulself te praat nie, en om as 'n voorbeeld te dien dat ware verandering moontlik is. Willem het vir etlike sekondes stil gebly en die aanbod verwerk. Hoekom sou jy my vertrou na wat jy gesien het? Omdat meneer Gideon jou vertrou het. En omdat ek opregte berou sien, nie net vrees vir die gevolge nie. Maar weet dat dit jou laaste kans is. As ek uitvind dat jy die ou patrone herhaal, sal daar nie 'n tweede geleentheid wees nie. Willem het sy hand uitgesteek, wat Jaco ferm geskit het. Jy sal nie spyt wees nie. Ek beloof jy sal nie. Uiteindelik was dit Annelie se beurt. Sy het die vertrek sigbaar senuweeagtig binnegekom en duidelik die ergste verwag ten spyte daarvan dat sy die enigste een was wat goedhartigheid getoon het. Jaco het geglimlag toe hy haar sien, 'n opregte glimlag wat haar onmiddellik 'n bietjie meer op haar gemak gestel het. Jy was die enigste persoon in daardie vertrek wat basiese menslike ordentlikheid getoon het Jaco gesê. Die enigste een wat my probeer verdedig het, selfs al het jy geweet dit kan gevolge vir jou hê. Dit sê baie oor jou karakter. Annelie het effens gebloos. Ek het net gedoen wat reg was. Ek kan nie stil bly as ek onreg sien nie, selfs al kos dit my. En dit is presies wat dit jou oor die jare gekos het, is dit nie? Jy is oorgesien vir bevorderings, gemarginaliseer en laer posisie gehou omdat jy nie die politieke speletjies gespeel het wat nodig was om in die hiërargie van hierdie maatskappy op te klim nie. Sy het geknik, trane het weer opgekom. Ek het gesien hoe mense wat minder gekwalifiseerd, minder toegewyd was, bevorder word omdat hulle geweet het hoe om die regte mense te vlei, hoe om deel te neem aan die kultuur van terloopse wreedheid wat die boonste vlakke oorheers het. En ek het geweier om dit te doen. Meneer Gideon het jou opgemerk, het Jaco onthul. Gedurende sy laaste maande het hy my spesifiek van jou vertel.
Hoe jy almal altyd met respek behandel het, van die hub tot die skoonmaakpersoneel. Hoe jy werknemers verdedig het wat onregverdig behandel is, selfs al het jy geweet dit benadeel jou kanse op bevordering. Hy het vir my gesê jy was presies die tipe persoon wat hy in leierskapsposisies wou sien. Annelie het haar mond met haar hande bedek en gesnik. Ek het nie eens geweet hy het my opgemerk nie. Ek het net probeer om my werk te doen op die manier wat ek gedink het reg is. Dis hoekom, het Jaco voortgegaan, ek jou graag in onmiddellike bevordering tot bestuurder van menslike hulpbronne wil aanbied. Mariska sal vervang word, en ons het iemand in daardie posisie nodig wat regtig omgee vir mense, nie net vir syfers en beleide nie. Annelie het met groot oë na Jaco gekyk, nie in staat om ten volle te verwerk wat sy pas gehoor het nie. Bestuurder. Maar ek het nie ervaring in bestuur op daardie vlak nie. Daar is mense in die maatskappy met baie meer tyd, meer tegniese kwalifikasies. Tegniese kwalifikasies kan aangeleer word, het Jaco geantwoord. Karakter kan nie. En jy het getoon dat jy presies die tipe karakter het wat ons nodig het om die departement van menslike hulpbronne te lei. Boonop sal jy nie alleen wees nie. Jy sal ondersteuning, opleiding en toegang hê tot die beste professionele ontwikkelingsprogramme wat ons kan voorsien. Dr. Joubert het bygevoeg en nog dokumente oopgemaak. Meneer Pinaar het ook spesifieke instruksies oor die vergoedingspakket gelos. U nuwe salaris sal 4 keer u huidige salaris wees, met omvattende voordele wat in volledige mediese fonds insluit, nie net vir u nie, maar vir u onmiddellike familie. Ons verstaan dat u ma beduidende gesondheidskwessies ondervind wat in finansiële uitdaging was. Annelie het nou openlik begin huil, sonder om die trane te probeer wegsteek. Hoe weet hy geweet? Ek het dit nooit vir iemand hier genoem nie. Ek het altyd my persoonlike probleme apart van die werk gehou. Hy het geweet omdat hy genoeg omgegee het om te vra om regtig na die antwoorde te luister, het Jaco verduidelik. Hy het gedurende sy laaste maande met dosyne werknemers gepraat, mense van alle vlakke van die maatskappy. En hy het stories soos joune ontdek, toegewyde mense wat werklike probleme ondervind terwyl uitvoerende beamptes aan die bopunt geld op onnodige leksede vermors het. Annelie het die bevordering met bewende hande van emosie aanvaar. Toe sy die vertrek verlaat, was daar 'n sigbare transformasie in haar. Haar skouers was reguiter, haar blik meer selfversekerd. Vir die eerste keer in jare het sy gevoel dat haar waarde erken word, dat haar goedhartigheid nie swakheid was nie, maar krag. In die weke wat gevolg het, het Tegnologie Visie Groep in transformasie ondergaan wat skokgolwe deur die Suid-Afrikaanse korporatiewe wêreld gestuur het. Die veranderinge het onmiddellik begin, maar is met strategiese sorg geïmplementeer onder leiding van Dr. Joubert en sy span. Jaco het 'n algemene vergadering met al die werknemers van die maatskappy belê. Die hoofauditorium was stampvol, meer as 1000 mense het in die sitplekke en in die sygange ingedruk. Die geroesemoes was intens, gerugte en spekulasies het van mond tot mond gevlieg. Almal het geweet dat iets monumentaal ongewoon aan die gebeur was. Toe Jaco die verhoog betree, vergesel deur Annelie en Willem, was die stilte wat oor die auditorium neergedaal het, onmiddellik en volledig. Daar was die tiener oor wie almal ongelooflike stories gehoor het, geklee in dieselfde eenvoudige klere wat hy in die uitvoerende vergadering gedra het, sonder enige poging om ouer of meer indrukwekkend te lyk as wat hy was. Goeiemiddag almal, het Jaco begin, sy stem versterk deur die klankstelsel, maar met behoud van sy natuurlike en opregte kwaliteit. My naam is Jaco Malan en ek is die nuwe meerderheidseienaar van Tegnologie Visie Groep. Ek weet dit klink onmoontlik, dat dit alle redelike verwagtinge trotseer, en dat baie van julle verward, bekommerd of skepties is oor wat dit vir julle werk en vir die toekoms van die maatskappy beteken. Hy het 'n pouse geneem en die woorde laat insink. Eerstens wil ek hê julle moet weet dat julle werk veilig is. Dit is nie 'n vyandige oorname waar die helfte van die arbeidsmag afgedank sal word om winsmarges te verhoog nie. Dit is 'n transformasie van waardes, van kultuur, van hoe ons as 'n maatskappy funksioneer en hoe ons die mense behandel wat die werklike werk doen wat alles moontlik maak, in gemompel het deur die skare gegaan, in mengsel van verligting en ingehoue nuuskierigheid. Jaco het voortgegaan en die storie vertel van hoe hy Gideon Pinaar ontmoet het, met weglating van sommige persoonlike besonderhede, maar met behoud van die kern van die narratief. Hy het die toets, die onthulling, die leierskapsveranderinge wat reeds plaasgevind het, verduidelik. Meneer Pinaar het geglo dat hierdie maatskappy sy siel verloor het Jaco gesê, sy stem het passie gekry.
Dat finansiële sukses ten koste van iets veel belangrikers gekom het, die waardigheid en welstand van die mense wat hul lewens daaraan wy om hierdie maatskappy te laat werk. Hy het my gekies, nie omdat ek die mees gekwalifiseerde in tegniese terme is nie, maar omdat ek die waardes verteenwoordig wat hy wou sien herstel word. 'n Vrou in die middel van die gehoor het haar hand skamerig opgesteek. Jaco het haar dadelik erkenning gegee. Voel asseblief vry om vrae te vra. Die vrou het opgestaan, sigbaar senuweeagtig. My naam is Karlien, ek werk al 8 jaar in die rekeningkunde afdeling. Jy praat oor waardigheid en waardes, maar in die regte wêreld moet maatskappye mededingend wees, hulle moet wins maak. Hoe versoen jy hierdie dinge? Hoe verseker jy dat ons nie maar kan deel aan meer aggressiewe mededingers verloor nie? Dis 'n uitstekende vraag, het Jaco geantwoord. En die antwoord is dat ek nie glo dat die behandeling van mense met waardigheid en om mededingend te wees, mekaar uitsluit nie. Trouwens, ek glo dat 'n arbeidsmag wat gewaardeer, gerespekteer en goed vergoed voel, meer produktief, meer lojaal en meer innoverend is as een wat onder vrees en konstante druk werk. Hy het na Annelie beduie, wat vorentoe gekom het met tablette wat data bevat het wat voorberei is. Ons het 'n gedetailleerde ontleding van die afgelope 5 jaar gedoen. Gedurende hierdie tydperk was die personeelomset in hierdie maatskappy 42%. Dit beteken dat byna die helfte van die mense wat vandag hier werk, nie 5 jaar gelede hier was nie. Die koste om werknemers te werf, op te lei en te vervang, is astronomies. Annelie het die mikrofoon geneem. Boonop het ons deur anonieme opnames ontdek dat slegs 23% van die werknemers opreg gemotiveerd en betrokke by hul werk gevoel het. Die meeste was hier omdat hulle die werk nodig gehad het, nie omdat hulle omgegee het vir die maatskappy nie. Dit word weerspieël in produktiwiteit, kwaliteit van werk en innovasie. Jaco het die woord hervat. So hier is ons plan. In die volgende 6 maande sal ons 'n reeks fundamentele veranderinge implementeer. Eerstens 'n volledige salarisherstrukturering. Ons het ontdek dat terwyl top-uitvoerende beamptes buitensporige salarisse en bonusse verdien het, werknemers op operasionele vlakke slegs die minimum nodige verdien het. Dit gaan verander. Daar sal beduidende salarisverhogings wees vir posisies wat onder die billike markwaarde is. Die skare het in gemompel uitgebars, hierdie keer baie meer opgewonde. Mense het mekaar aangekyk met uitdrukkings van versigtige hoop. Jaco het gewag dat die geraas bedaar voordat hy voortgegaan het. Tweedens, omvattende voordele. Mediese fondse wat werklik die behoeftes van gesinne dek, nie net basiese pakkette wat mense met verwoestende mediese rekeninge laat nie. Hulp vir die opvoeding van werknemers se kinders, insluitend beurse vir kwaliteitskole. Professionele ontwikkelingsprogramme vir enige iemand wat in 'n loopbane wil groei, 'n ouer man agterin het opgestaan. Sy gesig was skepties, maar nie vyandig nie. Dit alles klink wonderlik, seun. Maar waar kom die geld vandaan? Selfs 'n winsgewende maatskappy soos hierdie het perke. Willem het 'n tree vorentoe gegee, sy stem ferm, maar gelaai met duidelike skaamte. Vir jare het hierdie maatskappy miljoene spandeer op onnodige byvoordele vir top-uitvoerende beamptes. Luukse motors, eerste klas reise, suites in 5-ster hotelle, kantore gemeubileer met peperdierkuns. Intussen het die onderhoudsafdeling met verouderde toerusting gewerk en die werknemers se kafeteria het kos van twyfelagtige gehalte bedien. Jaco het geknik. Ons gaan hulpbronne hertoewys. Die uitvoerende beamptes wat oorbly, sal billike maar nie oormatige vergoeding ontvang nie. Die geld wat bespaar word, sal belê word in die mense wat werklik die werk doen. En ja, dit kan beteken dat ons kwartaallikse winste nie so indrukwekkend sal wees as wat dit voorheen was nie. Maar ek glo dat 'n maatskappy met gelukkige, gesonde en gemotiveerde werknemers op die langtermyn baie meer winsgewend sal wees as een wat elke sent uitdruk ten koste van sy mense. Karlien, die vrou van rekeningkunde, het weer haar hand opgesteek. En as dit nie werk nie? En as die aandeelhouers ontevrede raak met laer winste? En as die mededingers ons oortref? Dan sal ek persoonlike verantwoordelikheid vir daardie besluit neem, het Jaco sonder huiwering geantwoord. Maar ek het geloof dat dit nie sal gebeur nie. Meneer Pinaar het hierdie maatskappy in die vroeë jare met hierdie selfde waardes gebou en dit het gefloreer. Dit was eers toe gierigheid en rigiede hiërargie oorgeneem het dat die waardes verlore gegaan het. Ons gaan terug na ons wortels, ons vind nie iets niets uit nie. 'n jong vrou wat nie ouer as 22 kon wees nie, het skamerig in die voorste ry opgestaan.
Haar naamplaatjie het haar geïdentifiseer as Clara, intern in die bemarkingsafdeling. Kan ek 'n meer persoonlike vraag vra? Natuurlik, het Jaco aangemoedig. Clara het diep asemhaal voordat sy gevra het. Is jy nie bang nie? Ek bedoel, jy is net 14 jaar oud. Ek is 22 en voel die meeste dae nog steeds verlore. Hoe hanteer jy al hierdie verantwoordelikheid, met al hierdie mense wat van jou besluite afhanklik is? Die eerlikheid van die vraag het blykbaar iets in Jaco geraak. Hy het vir 'n oomblik stil gebly en sy antwoord noukeurig oorweeg. Ek is baie bang, het hy uiteindelik erken. Ek word elke nag in die middel van die nag wakker, my hart klop vinnig, en ek dink aan al die maniere waarop ek kan misluk. Ek dink aan al die mense wat van hierdie maatskappy afhanklik is om hul gesinne te onderhou, hul rekeninge te betaal, hul toekoms te bou. Dit is 'n geweldige druk. Die auditorium was nou absoluut stil, elke persoon het aan sy woorde gehang. Maar dan onthou ek hoekom ek hier is. Ek onthou die man wat in my geglo het toe daar geen logiese rede was om dit te doen nie. Ek onthou dat hy my nie gekies het omdat ek al die antwoorde gehad het nie, maar omdat ek die regte vrae gevra het. Omdat ek omgee vir mense voordat ek omgee vir winste. En ek onthou dat ek nie alleen is nie. Ek het mense soos Annelie, soos Willem, soos die hele span prokureurs en adviseurs wat meneer Gideon sorgvuldig gekies het om my te lei. Clara het stadig geknik, trane het in haar oë geskitter. Dankie dat jy eerlik is. Dit is gerusstellend om te weet dat selfs iemand in jou posisie vrees en twyfel voel. Die vergadering het nog 'n uur lank voortgeduur, met Jaco wat vrae beantwoord, twyfel uitklaar en sy visie vir die toekoms van die maatskappy deel. Toe dit uiteindelik geëindig het, was daar 'n ander energie in die lug. Dit was nie blinde entoesiasme of naïewe optimisme nie, maar iets meer solied, 'n gevoel van versigtige moontlikheid, van gegronde hoop. In die maande wat gevolg het die veranderinge op 'n tasbare manier begin realiseer. Annelie het die departement van menslike hulpbronne oorgeneem met 'n vurige vasberadenheid om jare se sistemiese onreg reg te stel. Haar eerste aksie was om 'n volledige salarishersieningsproses te implementeer, waar elke posisie in die maatskappy ondersoek en vergelyk is met billike markwaardes. Wat sy ontdek het, was selfs meer skokkend as wat sy verwag het. Werknemers in deurslaggewende tegniese posisies het 30 tot 40% minder verdien as wat hulle moes, terwyl uitvoerende beamptes in administratiewe posisies 3 tot 4 keer meer verdien het as wat die mark betaal het. Die ongelykheid was nie net onregverdig nie, dit was moreel onverdedigbaar. In 'n laataand vergadering in Jaco se kantoor, wat hy daarop aangedring het om beskeie en funksioneel te hou in plaas van spoggerig, het Annelie haar bevindinge voorgelê. Jaco het in stilte geluister, Willem langs hom het sigblaaie hersien, en Dr. Joubert was teenwoordig vir regsadvies. Dit is erger as wat ek gedink het Jaco uiteindelik gesê. Hoe is dit so lank toegelaat? Omdat die mense wat die werknemers moes beskerm, meer geïnteresseerd was daarin om hul eie status te beskerm, het Annelie bitter geantwoord. Mariska en ander in my het hul rol gesien as om die uitvoerende beamptes te dien, nie die werknemers nie. Klagtes is geliaseer, salarisongelykhede is geregverdig met leë verskonings oor markstrukture. Willem het bygevoeg, sy stem swaar van berou. En die van ons wat dit opgemerk het verkies om voor te gee dat dit nie ons probleem was nie. Ek het die syfers gesien, ek het geweet iets is verkeerd. Maar ek het myself oortuig dat dit nie my verantwoordelikheid was om vergoedingsbesluite te bevraagteken nie. Nog 'n manier om myself van verantwoordelikheid te vrywaar. Dan gaan ons dit regmaak, het Jaco verklaar. Begin nou. Annelie, ek wil hê jy moet 'n salarisaanpassingsplan voorberei vir al die werknemers wat onderbetaal word. Ons sal dit in fases oor die volgende 3 maande implementeer om nie die kontantvloei te oorweldig nie, maar almal sal terugwerkende betaling vanaf die begin van die jaar ontvang. Dr. Joubert het versigtig ingegryp. Jaco, dit gaan tientalle miljoene rand kos. Die minderheidsaandeelhouers gaan dit bevraagteken. Sommige mag probeer om hul aandele te verkoop, wat die waarde van die maatskappy kan destabiliseer. Laat hulle dan verkoop, het Jaco ferm geantwoord. Meneer Gideon het my meerderheidsbeheer gegee presies om hierdie rede. Sodat ek kon doen wat reg is sonder om gijslaar gehou te word deur mense wat net omgee vir kwartaallikse dividende. As sommige aandeelhouers wil uitstap omdat hulle nie daarvan hou om billike salarisse te betaal nie, verkies ek om aandeelhouers te hê wat ons waardes deel. Die volgende weke was 'n warrelwind van aktiwiteit.
Annelie het onvermoeid gewerk, dikwels tot laataand in die kantoor gebly, individuele gevalle hersien, onregte reggestel wat oor jare opgehoop het. Jaco het daarop aangedring dat sy voldoende pauses neem, dat sy haarself nie uitput nie, maar sy was vasberade. Een aand, toe almal anders reeds weg was, het Jaco Annelie nog in haar kantoor gevind, omring deur stapels leers. Hy het saggies aan die oop deur geklop. Jy moet rus? Dit sal môre hier wees. Annelie het opgekyk, moegheid duidelik op haar gesig, maar ook iets soos tevredenheid. Weet jy hoeveel mense uiteindelik behoorlike mediese behandelings vir hul gesinne sal kan bekostig met hierdie aanpassings? Hoeveel sal kan verhuis na veiliger woonbuurte, hul kinders in beter skole inskryf, ophou om voortdurend oor agterstallige rekeninge bekommerd te wees? Jaco het ingekom en op die stoel oorkant haar lesenaar gaan sit. Ek weet. En dis hoekom ons dit doen. Maar jy gaan niemand help as jy in duie stort van uitputting nie. Meneer Gedeon het vir my iets belangriks gesê, weet jy? Hy het gesê om vir mense te sorg, begin deur vir jouself te sorg. Dat jy nie uit 'n leë beker kan skink nie. Annelie het moeg geglimlag. Jy is 14 jaar oud en gee my raad oor werk-lewe balans. Hoe het ons hier gekom? Ons het hier gekom omdat iemand geglo het dat ouderdom nie wysheid bepaal nie, het Jaco geantwoord. En nou glo ek dat toewyding nie selfvernietiging vereis nie. Gaan huis toe, Annelie. Eet aandete saam met jou ma rus. Dit alles sal môre hier wees, en jy sal beter voorbereid wees om dit te hanteer. 2 maande na die algemene vergadering is die eerste salarisaanpassings geïmplementeer. Jaco het daarop aangedring dat elke geaffekteerde werknemer 'n persoonlike brief ontvang wat die aanpassings verduidelik, nie net in bankdeposito sonder verduideliking nie. Die briewe, opgestel deur Annelie met bydraes van Jaco, was eenvoudig maar kragtig. Geagte werknemer, het elke brief begin, vir jare het hierdie maatskappy versuim om die waarde van u bydrae behoorlik te erken. U is onderbetaal, onderwaardeer en onderwaardeer. Dit was 'n fundamentele onreg wat ons nie heeltemal ongedaan kan maak nie, maar ons kan begin om dit reg te stel. Aangeheg is u nuwe aangepaste salaris, onmiddellik van krag, tesame met terugwerkende betaling wat die afgelope 6 maande dek. Belangriker nog, u het ons verbintenis dat hierdie tipe ongelykheid nooit weer geduld sal word nie. Die reaksies was uiteenlopend en diep emosioneel. Karlien van rekeningkunde het ontdek dat haar salaris met 45% verhoog is. Sy het Annelie huilend gebel, nie in staat om ten volle te verwoord wat dit vir haar beteken het nie, vir haar vermoë om uiteindelik uit die piepklein woonstel wat sy met 2 kollegas gedeel het, te trek en haar eie plek te huur. En 'n tegnikus genaamd Paul, wat al 12 jaar by die maatskappy gewerk het en kritieke stelsels aan die gang gehou het, het 'n aanpassing van 52% ontvang. Hy het onaangekondig by Jaco se kantoor opgedaag, die brief met bewende hande vasgehou. Ek weet nie wat om te sê nie, het hy begin, sy stem gebroke. My dogter het 'n toestand wat gespesialiseerde terapie vereis. Ek het dit oorweeg om te bedank om iets te soek wat beter betaal, selfs al sou dit beteken dat ek 'n werk wat ek liefhet, moes verlaat. Nou hoef ek nie. Nou kan ek haar gee wat sy nodig het en voortgaan om die werk te doen waarvoor ek passievol is. Jaco het opgestaan en Paul se hand ferm geskud. Jy hoef my nie te bedank nie. Jy het altyd verdien om behoorlik betaal te word. Die feit dat jy nie was nie, was ons fout, nie joune nie. Maar nie alles is met dankbaarheid ontvang nie. Sommige van die oorblywende uitvoerende beamptes, diegene wat die aanvanklike toets geslaag het, maar wat nog ou denkwyses gedra het hul ontevredenheid begin mompel. In leierskapsvergadering, 3 weke na die eerste ronde salarisaanpassings, het die spanning uiteindelik ontplof. Rian Moelman, direkteur van produkontwikkeling wat by die maatskappy gebly het sy besware met skaars bedwonge frustrasie geopper. Jaco, met alle respek, dit raak onvolhoubaar. Ons het die salarisse van werknemers op operasionele vlak met 40-50% in sommige gevalle verhoog. Intussen is ons eie salarisse gesny. Hoe verwag jy om top-uitvoerende talent te behou as ons minder verdien as wat ons in enige ander maatskappy in die sektor kan verdien? Jaco het na Rian gekyk met 'n kalm maar onbuigsame uitdrukking. Julle salarisse is nie gesny nie, Rian. Hulle is aangepas om die billike markwaarde te weerspieël, wat steeds aansienlik hoog is. Die verskil is dat julle voorheen ver bo die mark betaal is terwyl julle ondergeskiktes ver onderbetaal is.
Maar ons het groter verantwoordelikhede, het 'n ander uitvoerende beampte, Patrice Naudé, die bemarkingsdirekteur, geargumenteer. Ons besluite raak die hele maatskappy. Die vlak van stres, die ure wat ons insit, die kundigheid wat ons bring, dit alles regverdig gedifferensieerde vergoeding. En ek stem heeltemal saam dat dit gedifferensieerde vergoeding regverdig, het Jaco geantwoord. Julle verdien steeds 3 tot 4 keer meer as die meeste operasionele werknemers. Maar voorheen het julle 10 tot 15 keer meer verdien, 'n ongelykheid wat geen redelike regverdiging gehad het nie. Om te sê dat julle verantwoordelikhede groter is, beteken nie dat die werk van 'n tegnikus wat ons stelsels 24 uur per dag aan die gang hou, slegs 1/10 werd is van wat julle doen nie. Willem het die uitreiling met groeiende ongemak dopgehou. Hy het albei kante verstaan, geweet dat Jaco filosofies reg was, maar het ook die praktiese realiteite van die uitvoerende mark verstaan. Riaan en Patrice het 'n punt, het hy versigtig ingegryp. As ons begin om uitvoerende talent aan mededingers te verloor, kan dit ons vermoë om effektief mee te ding beïnvloed. Sê dan vir my, het Jaco voorgestel, wat waardeer julle meer? 'n effens hoër salaris by 'n ander maatskappy waar julle aan dieselfde giftige kultuur sal moet deelneem wat ons hier probeer uitroei. Of 'n billike salaris in 'n omgewing waar julle met integriteit kan lei, waar julle besluite deur waardes gelei word in plaas van net syfers, waar julle elke dag huis toe kan gaan en weet dat julle 'n werklike verskil in mense se lewens maak. Die stilte wat gevolg het, was gespanne. Patrice was die eerste om te praat, haar stem nou sagter. As jy dit so stel, maak dit sin. Maar daar is 'n praktiese realiteit hier, Jaco. Sommige van ons het verbande in dierwoonbuurte, kinders in privaat skole, lewenstyle wat gebou is op inkomsteverwagtinge wat nou verander het. En dit is keuses wat julle gemaak het Jaco sonder wreedheid, maar met fermheid geantwoord. Niemand het julle gedwing om huise te koop wat julle net met opgeblaase salarisse kon bekostig nie. As daardie keuses nou onvolhoubaar geword het, is dit miskien tyd om prioriteite te heroorweeg. Want die alternatief is om terug te keer na die ou stelsel, waar uitvoerende beamptes luukse lewens lei terwyl toegewyde werknemers sukkel om basiese rekeninge te betaal. En ek sal nie toelaat dat dit gebeur nie. Riaan het in sy stoel teruggesak en die woorde verwerk. Jy weet dat jou waardes die regte soorte talent sal lok en behou. Dat kwaliteit mense sal kies om hier te werk om redes wat verder gaan as maksimum vergoeding. Presies, het Jaco bevestig. En as ek verkeerd is, as ons al ons uitvoerende beamptes verloor aan maatskappye wat meer betaal, dan sal ons 'n nuwe leierskapspan van die grond afbou. Met mense wat ons visie deel, wat sake sukses sien as iets meer as die verryking van 'n klein groepie aan die bopunt. 2 weke na daardie gespanne vergadering het Riaan bedank. Hy het 'n aanbod van 'n mededingende maatskappy aanvaar met 'n salaris wat 30% hoër was. Jaco het nie probeer om hom te oortuig om te bly nie, net om opreg sukses toegewens. Patrice aan die ander kant het besluit om te bly. In 'n private gesprek met Jaco het sy erken dat sy woorde iets aangeraak het wat sy jare lank geïgnoreer het. Ek het geleef om mense te beïndruk vir wie ek nie omgegee het nie met geld wat ek nie nodig gehad het nie, het sy gebieg. My huwelik het gelei, ek het skaars my kinders gesien, en waarvoor? Om 'n duurder motor te hê, 'n groter huis in 'n woonbuurt wat my nie gelukkig gemaak het nie. Jou woorde het my gedwing om alles te heroorweeg. Intussen het die veranderinge in die maatskappy se kultuur meetbare resultate begin lewer. 3 maande na die aanvanklike hervormings het Annelie 'n nuwe werknemerstevredenheidsopname gedoen. Die resultate was transformerend. Betrokkenheid het van 23 tot 68% gestyg. Personeelomset het van 42 tot 12% gedaal. Nog meer verbasend, produktiwiteit het met 22% toegeneem. Jaco het hierdie syfers in 'n vergadering met die minderheidsaandeelhouers voorgelê, waarvan baie skepties of openlik vyandig teenoor die veranderinge was. Hy het 'n eenvoudige projektor gebruik om duidelike en direkte grafieke te wys. Sommige van julle het bevraagteken of die behandeling van mense met waardigheid finansiëel lewensvatbaar sou wees, het hy begin. Hier is julle antwoord. Gelukkige, goedbetaalde en gerespekteerde werknemers werk harder, beter en met meer innovasie as diegene wat onder vrees en wrevel werk. 'n ouer aandeelhouer, meneer Oliveira, wat 5% van die maatskappy besit het sy hand opgesteek. Die syfers is indrukwekkend, het hy erken. Maar 3 maande is 'n baie klein steekproef.
Hoe waarborg jy dat dit op die lang termyn volhoubaar is? Ek kan nie waarborg nie, het Jaco eerlik geantwoord. Maar ek kan sê dat die beginsels waarop ek hierdie veranderinge baseer, nie nuut of ongetoets is nie. Dit is dieselfde beginsels wat meneer Gideon gebruik het om hierdie maatskappy in die eerste dekades te bou. Dit het toegewerk en ek is vol vertroue dat dit nou sal werk. Terwyl die interne transformasies voortgeduur het, het die storie van Jaco en tegnologievisie na die media begin uitlek. Aanvanklik was dit klein artikels in gespesialiseerde sakepublikasies, nuuskierige stories oor die tiener wat in miljardrand maatskappy geërf het. Maar naarmate joernaliste dieper begin ondersoek het en die radikale veranderinge wat geïmplementeer is, ontdek het die storie nasionale momentum gekry. 'n Joernalis genaamd Elsabe de Wet van die mees gerespekteerde sakekoerant in Suid-Afrika het 'n onderhoud aangevra. Jaco het aanvanklik gehuiwer, ongemaklik met die idee om 'n openbare figuur te word. Maar Annelie het hom oortuig dat die deel van sy storie ander maatskappye kon inspireer om hul eie kulture en praktyke te heroorweeg. Die onderhoud is in Jaco se kantoor gevoer, doelbewus eenvoudig en sonder die spoggerigheid tipies van uitvoerende kantore. Elsabe, 'n vrou in haar 40's met skerp oë en reputasie vir indringende joernalistiek, het begin met die ooglopende vrae oor hoe 'n tiener beheer oor 'n maatskappy van hierdie omvang gekry het. Jaco het die storie weer vertel, nou bekend, maar steeds gelaai met emosie. Elsabe het aandagtig geluister, af en toe notas gemaak, maar hoofsaaklik die narratief geabsorbeer. Toe hy klaar was, het sy vir 'n oomblik stil gebly voordat sy haar volgende vraag gevra het. Dink jy nie daar is iets diep problematies aan 'n stelsel waar 'n miljardair in wese sy opvolger kan kies op grond van 'n gril nie? Waar korporatiewe demokrasie en gevestigde bestuurstrukture heeltemal geïgnoreer kan word? Jaco het die vraag noukeurig oorweeg. Hy het baie slapelose nagte hieroor gedink. Jy is reg om dit te bevraagteken, het hy geantwoord. Op 'n abstrakte vlak is daar iets ongemakliks daaraan dat soveel mag deur 'n enkele persoon uitgeoefen word. Maar die alternatief, ten minste in hierdie spesifieke geval, was om toe te laat dat dieselfde magstruktuur wat 'n giftige kultuur geskep het, sonder verandering voortgaan. Soms vereis radikale verandering radikale optrede. Maar wie waarborg dat jy, met al hierdie gekonsentreerde mag, nie presies sal word wat jy probeer beveg nie, het Elsabe gevra. Die geskiedenis is vol hervormers wat tiranne geword het. Niemand kan dit waarborg nie, het Jaco erken. Dis hoekom ek meganismes van aanspreeklikheid om my gebou het. Ek het 'n toesighoudende raad, adviseurs wat nie bang is om my uit te daag nie, werknemers wat aangemoedig word om hul sê te sê wanneer hulle probleme sien. En belangriker nog, ek probeer om my nederigheid te behou deur myself voortdurend te herinner aan waar ek vandaan kom, die stryd wat my familie deurgemaak het en steeds deurmaak. Praat van jou familie, het Elsabe voortgegaan, hoe het hulle op dit alles gereageer? Jaco het geglimlag in opregte uitdrukking wat sy gelaatstrekke versag het. My ma het dit vir weke lank nie geglo nie. Sy het gedink ek maak stories op of dat ek deur een of ander uitgebreide bedrogspel mislei is. Eers toe die prokureurs by ons huis opdaag met al die dokumentasie, toe sy die syfers in die bankrekeninge sien, het die realiteit begin deurdring. Selfs nou dink ek sy verwerk dit nog. En jy? Hoe verwerk jy dit? Ek bedoel, jy is 'n tiener met verantwoordelikhede wat ervare volwassenes sou laat bewe. Hoe behou jy enige sin van normaliteit? Ek behou dit nie, het Jaco eerlik geantwoord. Daar is niks normaal aan my lewe nou nie. Maar ek probeer om verbindings te behou met wie ek was voordat dit alles gebeur het. Ek woon nog in dieselfde beskeie huis saam met my familie. Ek gebruik steeds openbare vervoer waar ek kan. Ek spandeer steeds tyd saam met die paar vriende vir wie ek die moed gehad het om van alles te vertel, alhoewel daardie vriendskappe onvermydelik vreemd geword het. Die onderhoud is 3 weke later gepubliseer en het 6 volle bladsye van die Sondag sakebylaa beslaan. Die opskrif het eenvoudig gelei, die tiener wat die Suid-Afrikaanse korporatiewe wêreld revolusioneer. Die reaksie was plofbaar en verdeeld. Sommige sakemanne en uitvoerende beamptes het Jaco geprys as 'n vars briesie, iemand wat verouderde sake ortodoksie uitgedaag het en bewys het dat deernis en wins nie mekaar uitsluit nie. Ander het hom gekritiseer as naïef, idealisties en gedoem tot mislukking sodra hy die harde realiteite van die globale ekonomie in die gesig staar. Daar was selfs beskuldigings dat die hele storie 'n uitgebreide bedrogspel of 'n openbare betrekkinge foefie was.
Maar vir die werknemers van tegnologievisie het die storie iets bekragtig wat hulle daagliks beleef het. Hulle was nie deel van 'n abstrakte eksperiment of 'n bemarkingsfoefie nie. Hulle was mense wie se lewens op tasbare en meetbare maniere werklik verbeter het. Paula Santos was 'n perfekte voorbeeld. Op 36-jarige ouderdom het sy 8 jaar lank as 'n stelselontleder by Tegnologievisie gewerk. Sy was 'n enkelma van 2 kinders, wat die eise van die werk met die verantwoordelikhede van die grootmaak van kinders feitelik alleen gebalanseer het. Voor Yaku se veranderinge het sy net genoeg verdien om te oorleef, in 'n klein woonstel in 'n gevaarlike woonbuurt gewoon, voortdurend gestres oor rekeninge, oor die veiligheid van haar kinders, oor die toekoms. Die salarisaanpassing het haar inkomste met 43% verhoog. Maar dit was nie net die geld wat haar lewe verander het nie. Dit was die verandering in kultuur. Haar vorige bestuurder het haar skuldig laat voel elke keer as sy vroeër moes vertrek om haar kinders by die skool te gaan haal of afwesig moes wees as hulle siek was. Daar was 'n konstante, onuitgesproke, maar tasbare druk dat haar rol as ma in ongerief was wat sy soveel as moontlik moes minimaliseer. Onder die nuwe leierskap van Annelie in die departement van menslike hulpbronne is beleide geïmplementeer wat erken het dat werknemers lewens buite die werk het. Buigsame ure waar moontlik, afgeleë werk vir posisies wat dit toegelaat het, ruim gesinsverlof, selfs 'n kwaliteit dagsorgsentrum op die maatskappy se perseel vir ouers wat dit nodig gehad het. Paula kon na 'n beter woonbuurt verhuis, haar kinders in veiliger skole inskryf, ophou om op die rand van uitputting en finansiële wanhoop te leef. Maar meer as dit, het sy weer waardigheid gevoel. Sy het gevoel dat sy nie hoef te kies tussen 'n goeie ma en 'n goeie werknemer wees nie, dat haar volledige menswees erken en waardeer is. In 'n terugvoervergadering wat Annelie nou gereeld gehou het, waar sy direk van werknemers oor hul ervarings geluister het Paula haar storie gedeel. Trane het vrylik geloop terwyl sy gepraat het, maar dit was nie trane van hartseer nie. Dit was van diepe dankbaarheid, van verligting, van hernieuwde hoop. Vir die eerste keer in jare het sy gesê, haar stem gebroke van emosie, kan ek 'n toekoms voorstel waar my kinders nie op dieselfde manier hoef te sukkel as wat ek gesukkel het nie. Waar hulle werklike geleenthede sal hê. En dit is omdat iemand uiteindelik erken het dat werkers nie net hulpbronne is wat tot uitputting ontgin moet word nie, maar mense met gesinne, drome en waardigheid. Yaku was teenwoordig by daardie vergadering en het diskreet agter in die vertrek gesit. Hy het daarop aangedring om gereeld aan hierdie terugvoersessies deel te neem, nie om toesig te hou of te beheer nie, maar om te luister, om verbind te bly met die geleefde realiteite van die mense wie se lewens sy maatskappy beïnvloed het. Toe Paula klaar gepraat het, moes hy diskreet die trane uit sy eie oë vee. Maar nie alle ontwikkelinge was positief nie. 6 maande nadat hy oorgeneem het, het Yaku sy eerste groot eksterne uitdaging in die gesig gestaar. Indirekte mededinger, nuwe tegnologie-oplossings, het 'n aggressiewe veldtog geloods om werknemers van Tegnologievisie te werf en nog hoër salarisse en ruim tekenbonusse aangebied. Dit was 'n duidelike poging om die maatskappy te destabiliseer, om te bewys dat Yaku se model nie met tradisionele sakepraktyke kon meeding nie. Aanvanklik was daar paniek onder die leierskapspan. 3 sleutelwerknemers van die ontwikkelingsafdeling het aanbiedinge van nuwe tegnologie in 'n enkele week aanvaar. Willem het 'n noodvergadering belê, sy uitdrukking bekommerd. As ons begin om noodsaaklike tegniese talente verloor, sal ons vermoë om kontrakte na te kom en nuwe produkte te ontwikkel ernstig in die gedrang kom. Yaku het na die bekommernisse geluister, maar sy antwoord het almal verras. Ons gaan nie 'n biedoorlog betree nie. As mense wil weggaan omdat 'n ander maatskappy meer geld bied, is dit hul keuse en ek respekteer dit. Maar ek gaan nie ons beginsels verraai deur te probeer meeding op suiwer finansiële terme nie. Annelie het Willem se bekommernis gedeel. Yaku, ek verstaan jou posisie filosofies. Maar daar is 'n praktiese realiteit hier. As ons te veel talent verloor, kan die maatskappy in duie stort. En dan sal al die werknemers wat van ons afhanklik is, die gevolge dra. Yaku het geknik en die geldigheid van die punt erken. Dan gaan ons iets anders doen. Ons gaan duidelik kommunikeer wat ons bied wat verder gaan as salaris. Ons gaan ons werknemers herinner hoekom dit anders is om hier te werk. En ons gaan vertrou dat diegene wat regtig waardeer wat ons gebou het, sal kies om te bly. Hy het 'n persoonlike boodskap opgestel wat aan alle werknemers gestuur is, nie deur 'n koue korporatiewe e-pos nie, maar deur fisiese briewe wat per hand afgelewer is.
Die brief was eerlik en kwesbaar op 'n manier wat korporatiewe kommunikasie selde was. Julle het dalk gehoor dat 'n mededinger aktief probeer om ons werknemers te werf, het die brief begin. En dit is waar dat hulle op kort termyn hoër salarisse kan bied. Ek gaan nie voorgee dat ons die hulpbronne het om dollar vir dollar mee te ding met maatskappye wat nie ons verbintenis tot billike behandeling van alle werknemers deel nie, nie net 'n paar elite uitvoerende beamptes nie. Maar ek wil hê julle moet weet wat ons bied. Ons bied 'n omgewing waar jy as 'n volledige persoon behandel word, nie net 'n produktiewe hulpbron nie. Waar jou bydraes waardeer word ongeag jou titel. Waar jy elke dag huis toe kan gaan en weet dat jy deel is van iets groter as kwartaallikse winste. Waar jou welstand en die welstand van jou gesin opregte prioriteite is, nie net leefwoorde in 'n menslike hulpbronne handleiding nie. Die brief het voortgegaan en die konkrete voordele, die professionele ontwikkelingsprogramme, die werklewe-beleide wat die volledige menswees van werknemers erken het, beskryf. Maar dit het geëindig met 'n nota wat baie mense diep geraak het. As jy 'n aanbod van 'n ander maatskappy ontvang en besluit om dit te aanvaar, sal ek geen wrok koester nie. Almal moet besluite neem op grond van hul eie omstandighede en prioriteite. Maar as jy besluit om te bly, weet dat jou lojaliteit nie vermors sal word nie. Ons sal voortgaan om in jou te belê, in jou ontwikkeling, in jou toekoms. Omdat ons glo dat die bou van iets blywends wederwysige verbintenis vereis, nie net finansiële transaksies nie. Die reaksie was merkwaardig. Van die 30 werknemers wat nuwe tegnologie in die volgende weke probeer werf het slegs 5 die aanbiedinge aanvaar. Die ander 25 het gekies om te bly, baie van hulle het hul eie antwoordbriewe aan Jaco geskryf om hul besluite te verduidelik. 'n Senior ontwikkelaar genaamd Tiago het geskryf, ek het 'n aanbod ontvang wat 40% hoër was as my huidige salaris. Vir 2 dae het ek dit ernstig oorweeg om dit te aanvaar. Maar toe dink ek aan hoe my lewe verander het sedert jy oorgeneem het. Ek het gedink aan hoe my bestuurder my nou met respek behandel, hoe ek 2 dae per week van die huis af kan werk om meer tyd saam met my gesin deur te bring, hoe ek nie meer soggens wakker word met daardie knop van angs in my maag en vrees om werk toe te gaan nie. En ek het besef dat geen hoeveelheid ekstra geld die moeite werd is om dit te verruil nie. Die poging van nuwe tegnologie om tegnologievisie te destabiliseer, het uiteindelik die teenoorgestelde uitwerking gehad. Dit het die werknemers gedwing om bewustelik te verwoord waarom hulle gekies het om te bly, wat hul verbintenis en gemeenskapsgevoel versterk het. Die storie het deur die bedryf versprei en ironies genoeg het tegnologievisie ongevraagde kies van talentvolle professionele persone by ander maatskappye begin ontvang wat deel wou wees van die kultuur wat Jaco besig was om te bou. 'n jaar nadat hy beheer oorgeneem het, was Jaco nou 15 jaar oud en die transformasie van tegnologievisie was onmiskenbaar. Die maatskappy het nie net sy posisie in die mark behou nie, maar dit versterk. Nuwe kontrakte is teen 'n hoër tempo as voorheen onderteken. Innovasie het versnel met meer betrokke spanne wat beter idees gegenereer het. En vir die eerste keer in jare is tegnologievisie in sake publikasies genoem, nie net vir sy finansiële resultate nie, maar vir sy voorbeeldige korporatiewe kultuur. Jaco het uitnodigings begin ontvang om by konferensies en sakegeleenthede te praat. Aanvanklik huiwerig, is hy deur Annelie en Willem oortuig dat die deel van sy ervarings ander maatskappye kon beïnvloed om hul eie praktyke te heroorweeg. Sy eerste toespraak was by 'n sakeleierskapsgeleentheid in Pretoria met meer as 500 uitvoerende beamptes en sakemanne teenwoordig. Jaco was sigbaar senuweeagtig agter die skerms, sy hande het gesweet, terwyl hy die punte wat hy wou aanspreek, geestelik hersien het. Annelie was by hom en het aanmoediging gebied. Jy het die lewens van duisende mense verander, het sy hom herinner. Vertel net jou waarheid. Hulle sal luister. Toe Jaco die verhoog betree, het die gehoor stil geword. Daar was die tiener oor wie hulle so baie gelees het, geklee in 'n eenvoudige, maar gepaste uitrusting, niks van die dierpakke wat normaalweg hierdie geleenthede oorheers het nie. Hy het nie met statistieke of saketeorie begin nie, maar met 'n storie. 'n jaar en 'n half gelede was ek 'n gewone student op pad terug van die skool af toe ek 'n man op die sypaadjie sien lê het. Die meeste mense het verby hom geloop sonder om te stop. Sommige het gekyk, maar aanhou loop. Ek kon dieselfde gedoen het. Ek was laat, het huiswerk gehad wat wag, my eie lewe om te leef. Maar iets binne in my het gesê om te stop, om te help, om daardie man te sien as 'n persoon wat hulp nodig het, nie as 'n ongerief op my pad nie. Die gehoor was heeltemal verdiep.
Jaco het voortgegaan en die storie van Gideon van die toets van die transformasie van die maatskappy vertel. Maar toe het hy van rigting verander. Maar ek is nie hier om my storie te verheerlik nie. Ek is hier om julle uit te daag. Hoeveel van julle sou verby daardie man op die sypaadjie geloop het sonder om te stop? Wees eerlik met julleself. En belangriker nog, hoeveel van julle loop elke dag verby julle werknemers en sien hulle as hulpbronne, as syfers op sigblaaie, as koste wat geminimaliseer moet word, sonder om hulle werklik as mense met drome, stryd, gesinne, waardigheid te sien. Die ongemak in die vertrek was nou tasbaar. Jaco het waarhede aangeraak wat baie verkies het om nie te konfronteer nie. Ek hoor voortdurend dieselfde argument. Dat besigheid is, dat sentimentaliteit nie rekeninge betaal nie, dat jy in die moderne mededingende wêreld hard moet wees, moeilike besluite moet neem wat wins bo mense prioritiseer. En ek is hier om te sê dat dit 'n leuen is wat ons vir onsself vertel om ons van morele verantwoordelikheid te vrywaar, in gemompel het deur die gehoor gegaan. Sommige het beledig gelyk, ander geïntrigeerd. Jaco het nie teruggedeins nie. In die afgelope jaar het tegnologievisie salarisse aansienlik verhoog, omvattende voordele geïmplementeer, beleide geskep wat die volledige menswees van ons werknemers erken. En weet julle wat het gebeur? Ons produktiwiteit het met 22% toegeneem. Ons personeelomset het tot histories lae vlakke gedaal. Ons innovasie het versnel. Ons onderteken meer kontrakte en bou sterker verhoudings met kliënte. So sê vir my, waar is die kompromie? Waar is die opoffering wat ons kwansies moet maak tussen die goeie behandeling van mense en sake sukses? 'n Vrou in die derde ry het haar hand opgesteek. Jaco het 'n pouse geneem en die vraag toegelaat. Jy het die luukse om hierdie keuses te maak omdat jy 'n reeds gevestigde en winsgewende maatskappy geërf het. Wat as jy van niets af begin, meeding in 'n versadigde mark met klein marges? Sou hierdie filosofie steeds werk? Dis 'n goeie vraag, het Jaco geantwoord. En eerlikwaar weet ek nie met sekerheid nie. Maar ek kan sê dat die beginsels om mense met waardigheid te behandel, om wederwysige vertroue te bou, om bydraes te waardeer ongeag hiërargie, hierdie beginsels kos nie geld om te implementeer nie. Dit kos ego. Dit kos trots. Dit kos die bereidwilligheid om te erken dat jy nie al die antwoorde het nie. En ja, ek dink dit sou werk selfs as jy van niets af begin, miskien veral as jy van niets af begin, want jy sou van die begin af 'n gesonde kultuur bou in plaas daarvan om 'n giftige een te probeer regmaak. Na die toespraak het dosyne mense Jaco genader. Sommige was skepties en wou sy punte debatteer. Ander was opreg nuuskierig en het vrae gevra oor praktiese implementering. Maar verskeie was sigbaar emosionele uitvoerende beamptes wat erken het dat hul eie maatskappye koers verloor het, dat hulle self die tipe leier geword het waarop hulle nie trots was nie. 'n Man in sy 50's met trane wat oor sy gesig loop, het Jaco se hand styf gedruk. Dankie, het hy eenvoudig gesê. Jy het my herinner aan wie ek was voordat ek 'n hub geword het. Voordat ek sukses net in syfers begin meet het. Ek gaan terug na my maatskappy en werklike veranderinge aanbring. Terwyl Jaco sy invloed deur toesprake en artikels uitgebrei het, het tegnologievisie voortgegaan om te ontwikkel. Annelie, nou met 'n aansienlike span onder haar leiding, is bevorder tot direkteur van menslike hulpbronne en korporatiewe kultuur. Sy het innoverende programme geïmplementeer wat ander maatskappye begin bestudeer en probeer naboots het. Een van hierdie programme was die omgekeerde mentorskap-inisiatief, waar junior werknemers met senior uitvoerende beamptes gepaar is, nie om gementor te word nie, maar om te mentor. Die idee was dat die jonger mense dikwels meer verbind met nuwe tegnologieë en sosiale tendense, waardevolle perspektiewe gehad het wat die ouer uitvoerende beamptes moes hoor. Willem het aan die program deelgeneem, gepaar met Clara, die jong bemarkingsintern wat die eerlike vraag oor vrees in die eerste algemene vergadering gevra het. Aanvanklik skepties, het Willem vinnig ontdek hoeveel hy te leer gehad het. Clara het hom voortdurend uitgedaag, aannames wat hy dekades lank gehuldig het, bevraagteken en perspektiewe gebied oor hoe jonger werknemers werk, doel en lewensbalans sien. In een van hul maandelikse sessies het Clara Willem gekonfronteer oor 'n operasionele besluit wat hy voorgestel het. Met alle respek, meneer Krugger, het sy gesê, ek dink hierdie benadering is gewortel in hoe dinge nog altyd gedoen is, nie in hoe dit gedoen behoort te word nie. U optimaliseer vir maksimum doeltreffendheid op kort termyn, maar ten koste van werknemers se welstand en langtermyn volhoubaarheid.
Willem kon aanstoot geneem het, hy kon die terugvoer van iemand 25 jaar jonger en verskeie hiërargiese posisies onder hom verwerp het. Maar hy het homself gedwing om regtig te luister, om haar woorde sonder verdedigende ego te oorweeg. En hy het besef dat sy absoluut reg was. Jy is reg, het hy erken, iets wat die Willem van 2 jaar gelede nooit sou kon sê nie. Ek is so gewoond aan 'n sekere manier van dink dat ek dit nie eens meer bevraagteken nie. Dankie dat jy my uitgedaag het. Hierdie tipe nederigheid, van bereidwilligheid om te leer ongeag ouderdom of posisie, het die hele kultuur van tegnologievisie begin deurdring. Dit was nie meer maatskappy waar kennis net van bo na onder gevloei het nie, maar 'n gemeenskap van wederwysige leer waar goeie idees waardeer is ongeag hul oorsprong. Intussen het die uitdagings in Jaco se persoonlike lewe voortgeduur. Sy familie het na 'n beter huis verhuis, maar hy het daarop aangedring dat dit beskeie moes wees, in 'n middelklasbuurt, nie in een of ander geïsoleerde luukse landgoed nie. Hy wou verbinding met die realiteit van die meeste mense behou, nie homself in 'n borrel van voorreg isoleer nie. Sy jonger broers en susters, Luan van 12 en Mia van 9, het gesukkel om die verandering in die gesinssituasie te verwerk. Luan het veral tekens van verwarring getoon, soms meer aggressief by die skool, ander kere meer teruggetrokke. Jaco het begin om elke donderdag aand uitsluitlik aan sy broers en susters te wy, sonder telefoon, sonder werk, net kwaliteit tyd. In een van daardie aande, terwyl hulle saam videospelletjies gespeel het, het Luan uiteindelik verwoord wat hy gevoel het. Almal by die skool weet nou van jou. Van die maatskappy, die geld. Mense behandel my anders. Sommige wil skielik my vriende wees, maar ek weet dit is as gevolg van wat jy het, nie as gevolg van wie ek is nie. Ander is jaloers, maak lelike opmerkings. Jaco het die speletjie onderbreek en na sy broer gedraai en die gewig van skuld gevoel. Ek is jammer, Luan. Ek wou nooit hê dat my keuses jou lewe moeiliker maak nie. Dis nie jou skuld nie, het Luan geantwoord, maar daar was seer in sy stem. Jy het iets ongeloofliks gedoen. Maar soms wens ek net dinge was soos voorheen, weet jy. Toe ons net 'n normale gesin met normale probleme was. Mia, wat op die vloer gesit en met haar boublokkies gespeel het, het opgekyk. Ek hou van die nuwe huis. En dat mamma nie meer s'nags huil en oor geld bekommerd is nie. Maar ek mis ook toe Jaco altyd hier was, nie altyd besig was om te werk of te reis nie. Die kinders se woorde het Jaco diep getref. Daardie aand het hy 'n ongestuurde brief aan Gideon geskryf, iets wat hy gereeld gedoen het as 'n manier om sy ervarings en besluite te verwerk. Meneer Gideon, het hy geskryf, u het my 'n ongelooflike geleentheid gegee, 'n geweldige verantwoordelikheid. En ek is geëerd, ek is toegewyd om u vertroue te eerbiedig. Maar daar is tye wat ek wonder oor die koste. My broer en suster hanteer gevolge waarvoor hulle nooit gevra het nie. My ma is voortdurend bekommerd dat dit alles my sal verander op maniere wat sy nie kan beheer nie. En ek self, soms kyk ek in die spieël en herken skaars die seun wat eenvoudig iemand gehelp het omdat dit die regte ding was om te doen. Hy het bladsye lank verder geskryf, twyfel en vrese uitgestort wat hy met niemand anders kon deel nie, en die eienaardige eensaamheid uitgedruk van soveel gewig op sulke jong skouers dra. 2 jaar het verloop sedert daardie transformerende dag in die raadsaal. Jaco was nou 16 jaar oud, en alhoewel hy tegnies nog 'n tiener was, was daar 'n volwassenheid in sy oë wat normaalweg dekades neem om te ontwikkel. Tegnologievisie groep het in gevalle studie in sake skole regoor Suid-Afrika geword en het internasionale aandag begin trek. Die maatskappy het sy bedrywighede uitgebrei en 2 nuwe kantore geopen, een in Kaapstad en een in Durban. Maar anders as tipiese korporatiewe uitbreidings, het Jaco daarop aangedring dat elke nuwe kantoor van die begin af gebou word met dieselfde waardes en kultuur wat die hoofkantoor in Johannesburg verander het. Annelie het voortdurend tussen die plekke gereis en verseker dat die essensie van wat tegnologievisie spesiaal gemaak het, nie in skaal verloor het nie. Op 'n donderdagoggend was Jaco in sy kantoor besig om voorstelle vir 'n nuwe volbeursprogram te hersien toe hy 'n onverwagse besoek ontvang het. Die sekretarisse het aangekondig dat Stepan de Villiers in die voorportaal was en 'n paar minute van sy tyd gevra het. Jaco was verbaas maar nuuskierig. Stepan, die uitvoerende beampte wat die vernederings op daardie eerste dag gelei het, wat alles verloor het weens sy arrogansie en wreedheid. Stuur hom op, het Jaco gesê na 'n oomblik se huiwering. Toe Stepan inkom, het Jaco hom skaars herken. Die man wat 2 jaar gelede met soveel arrogansie om hom geloop het, was sigbaar anders.
Sy pak was van 'n laer gehalte, steeds professioneel, maar sonder die spoggerigheid van voorheen. Daar was lyne in sy gesig wat nie voorheen daar was nie, en sy oor het iets gedra wat Jaco 'n oomblik geneem het om te identifiseer, opregte nederigheid. Jaco het Stepan begin en naby die deur gaan staan, asof hy nie seker was of hy heeltemal moes inkom nie. Dankie dat jy my ontvang. Ek weet ek het geen reg om jou tyd te vra nie. Sit asseblief, het Jaco aangebied en na 'n stoel beduie. Ons hoef nie in ongemaklike formaliteite te verval nie. Stepan het op die rand van die stoel gaan sit, sy hande het senuweeagtig die tas wat hy gedra het, verstel. Ek het hierheen gekom vir verskeie dinge. Eerstens, en die belangrikste, het ek gekom om 'n opregte verskoning aan te bied. Nie net vir die wrede woorde van daardie dag nie, maar vir wat daardie woorde verteenwoordig het. Jare se behandeling van mense as minder as menslik, van die waardering van status bo substansie, van die toelating dat mag my basiese karakter korrupteer. Jaco het in stilte geluister en Stepan toegelaat om voort te gaan. In die afgelope 2 jaar het Stepan voortgegaan, het ek baie verloor. My werk, my status, my identiteit wat ek oor dekades opgebou het. Maar weet jy wat ek ontdek het? Daardie verliese het my gedwing om te konfronteer wie ek werklik geword het. En ek het nie gehou van wat ek gesien het nie. Hy het diep asem gehaal voordat hy voortgegaan het. Ek het 'n werk gekry as 'n bedryfsbestuurder by 'n mediumgrootte maatskappy. Die salaris is minder as die helfte van wat ek hier verdien het. Ek woon in 'n klein woonstel, het die motor verkoop wat ek so belangrik geag het, moes my lewenstyl heeltemal heroorweeg. En weet jy wat verbasend is? Ek is nou gelukkiger as wat ek was toe ek alles gehad het. Jaco het vorentoe geleun, opreg geïnteresseerd. Wat het verander? Alles, het Stepan met 'n hartseer glimlag geantwoord. In my nuwe werk is daar geen rigiede hiërargie, geen kultuur van vernedering nie. My baas behandel my as 'n waardevolle medewerker, nie as 'n weggooibare ondergeskikte nie. En ek, op my beurt, behandel my span met die respek wat ek nooit aan die mense onder my leiding hier gebied het nie. Ek het geleer dat leiding nie oorheersing beteken nie. Dit beteken om te dien. Hy het sy tas oopgemaak en papier uitgehaal. Hierdie is 'n aanbevelingsbrief van my huidige baas. Hy weet nie van my verlede hier nie, hoe ek afgedank is of hoekom nie. Hy ken net die leier wat ek nou is, en blykbaar vaar ek goed genoeg dat hy dit geskryf het. Jaco het die brief geneem en vinnig gelees. Dit was oorvloedig in sy lof, en het Stepan beskryf as 'n empatiese leier, 'n toegewyde mentor, en iemand wat altyd die welstand van die span eerste gestel het. Dit is indrukwekkend, het Jaco eerlik gesê. Opregte transformasie is nie maklik nie. Baie mense verkies om eksterne omstandighede te blameer eerder as om die interne werk te doen wat nodig is om te verander. Jy het my dit geleer, het Stepan gesê. 'n 14-jarige seun het my geleer wat 15 jaar in die korporatiewe wêreld my laat vergeet het. Dat waardigheid belangriker is as status. Dat karakter belangriker is as vergoeding. Dat hoe jy mense behandel wanneer hulle jou niks kan bied nie, openbaar wie jy werklik is. Hoekom het jy hierheen gekom, het Jaco saggies gevra. Ek bevraagteken nie jou motiewe nie, net nuuskierig. 'n Deel daarvan is afsluiting, het Stepan erken. Ek moes hê jy moes weet dat jou besluit om my af te dank, hoe pynlik dit ook al was, die beste ding was wat ooit met my gebeur het. Dit het my gered daarvan om heeltemal die verskriklike persoon te word wat ek besig was om te word. En 'n deel is dankbaarheid. Ek wou hê jy moes weet dat meneer Gideon se toets, alhoewel ek dit skouspelagtig gedryf het, my uiteindelik die les geleer het wat ek die nodigste gehad het om te leer. Die twee mans het nog 'n uur lank gesels. Stepan het stories van sy transformasiereis gedeel. Jaco het insigte uit sy eie ervarings met die leiding van die maatskappy gebied. Toe Stepan uiteindelik opstaan om te vertrek, het hy gehuiwer. Een laaste ding. Ek volg wat jy hier gedoen het, die veranderinge wat jy geïmplementeer het, die impak wat jy het, nie net op hierdie maatskappy nie, maar op die manier waarop ander oor besigheid en leierskap dink. En ek wil hê jy moet weet dat jy my inspireer. 'n 45-jarige man wat deur 'n 16-jarige tiener geïnspireer word. Daar is 'n poesie daarin, dink ek. Nadat Stepan weg is, het Jaco vir 'n lang tyd in sy kantoor gesit en die besoek verwerk. Daar was iets diep roerends daaraan om opregte transformasie te sien, om te aanskou hoe selfs die mense wat verlore gelyk het aan arrogansie en wreedheid, steeds verlossing kon vind as hulle bereid was om die werk te doen.
Daardie aand het Jaco na die plek gegaan wat sy persoonlike toevlugsoord geword het, die eiendom wat Gideon vir hom nagelaat het. Dit was 'n beskeie huis in 'n stil woonbuurt, nie die herehuis wat baie sou verwag nie. Jaco het dit hoofsaaklik gebruik vir spesiale vergaderings en vir oomblikke wanneer hy eensaamheid nodig gehad het om te dink. Die huis was presies soos Gideon dit gelos het, eenvoudig maar elegant, vol boeke en foto's wat die storie vertel het van lewe wat gewy is aan die bou van iets betekenisvols. Jaco het dikwels in die biblioteek gesit, omring deur die boeke wat Gideon liefgehad het, en sy ongestuurde briewe geskryf. Meneer Gideon, het hy daardie aand begin skryf, Stepan het my vandag kom sien. Onthou u hom? Die uitvoerende beampte wat die vernederings op daardie eerste dag gelei het. 2 jaar later is hy 'n heeltemal ander persoon. Nie net op die oppervlak nie, maar fundamenteel getransformeer. En dit het my laat dink oor die ware aard van die toets. Hy het 'n pouse geneem en sy gedagtes georden voordat hy voortgegaan het. Aanvanklik het ek gedink die toets gaan oor die identifisering van goeie en slegte mense, oor die skeiding van diegene wat verdien het om te bly van diegene wat moes gaan. Maar nou besef ek dit was iets meer kompleks. Dit was oor die skep van 'n krisispunt, 'n oomblik van konfrontasie so impakvol dat dit mense sou dwing om hulself waarlik te sien. En vir sommige, soos Stepan, het daardie konfrontasie uiteindelik 'n katalisator vir opregte transformasie geword. Jaco het bladsye lank geskryf en gereflekteer oor die afgelope 2 jaar, oor die lesse wat geleer is, oor die uitdagings wat die hoofgebied is. Hy het geskryf oor werknemers wie se lewens verander is, oor programme wat suksesvol was en ander wat misluk het, oor sy eie voortdurende twyfel en vrese. Ek voel steeds soms soos 'n bedrieër, het hy op papier erken. Ek word steeds in die middel van die nag wakker met die vrees dat ek misluk, dat ek nie die vertroue wat U in my geplaas het, gestand doen nie. Maar dan dink ek aan stories soos die van Paula, die enkelma wat nou haar kinders geleenthede kan gee wat sy nooit gehad het nie. Of Clara, die intern wat nou 'n junior bestuurder is omdat iemand uiteindelik haar potensiaal raak gesien het. Of selfs Stepan, wat verlossing gevind het deur die verlies wat U toets georkestreer het. Hy het die brief voltooi soos hy altyd gedoen het, met dankbaarheid en 'n hernieuwde belofte om die waardes wat Gideon voorgestaan het, te eerbiedig. Toe het hy die brief sorgvuldig in leergebare saam met al die ander wat hy die afgelope 2 jaar geskryf het, 'n intieme dagboek van sy buitengewone reis. 'n Maand na Stepan se besoek het Tegnologie Visie Groep voorberei om die tweede herdenking van die transformasie te vier. Jaco het aanvanklik die idee van 'n groot viering teëgestaan, ongemaklik met enige iets wat so selfgelukwensing gelyk het. Maar Annelie het hom oortuig dat die werknemers 'n oomblik verdien het om te erken hoeveel hulle saam bereik het. Die geleentheid is in 'n groot gehuurde saal in die middestad van Johannesburg gehou. Anders as tipiese korporatiewe partytjies was daar geen hiërargie in die sitplekke nie, geen tafels nie. Uitvoerende beamptes, bestuurders en operasionele werknemers het vrylik gemeng, eenvoudige maar heerlike kos gedeel, gelag en opreg fees gevier. Daar was 'n atmosfeer van autentieke gemeenskap wat korporatiewe geleenthede selde kon vasvang. Jaco het alles vanuit 'n hoek dopgehou, 'n glimlag het oor sy lippe gespeel toe hy Paula sien dans met haar kinders, Clara wat opgewonde met Willem gesels. Werknemers van alle departemente wat interaksie het sonder die kunsmatige hindernisse wat rigiede hiërargieë geskep het. Dit was Gideon se droom wat verwesenlik is, het hy gedink. Nie net in winsgewende maatskappy nie, maar 'n gemeenskap waar mense waardeer is. Annelie het hom genader met 2 glase sap. Jy moet ophou om in die hoeke te staan en kyk. Jy is ook deel hiervan, weet jy? Ek weet, het Jaco geantwoord en die glas aanvaar. Maar soms is dit goed om net te absorbeer, weet jy? Om die geheelbeeld te sien van wat ons gebou het. Van wat ons almal saam gebou het. Dit was toe dat Willem op die klein verhoog in die middel van die saal geklim het en om aandag gevra het. Die geraas het geleidelik bedaar totdat almal na hom gekyk het. Goeienaand almal. Ek weet ons het nie formele toesprake vir vanaand beplan nie, maar daar is iets wat ek moet deel. Iets wat ek dink almal moet hoor. Jaco het 'n steek van vrees gevoel. Hy het geen toespraak voorberei nie en gehoop om die middelpunt van aandag te vermy. Maar Willem het direk na hom gekyk met 'n uitdrukking wat dankbaarheid en vasberadenheid gekombineer het. 2 jaar gelede het Willem voortgegaan, was ek medepligtig aan 'n stelsel wat mense as weggooibare hulpbronne behandel het. Ek het onreg gesien en stil gebly. Ek het wreedheid aanskou en niks gedoen nie.
Ek het myself oortuig dat dit is hoe die wêreld werk, dat daar geen alternatief was nie. En toe stap 'n 14-jarige seun in 'n raadsaal in en verander alles. Die skare was nou heeltemal stil, elke persoon verdiep in Willem se woorde. Jaco het die eienaar van hierdie maatskappy geword deur buitengewone omstandighede. Maar hy kon maklik die tradisionele pad gevolg het, die status quo gehandhaaf het, die voorregte geniet het sonder om opskudding te veroorsaak. In plaas daarvan het hy die moeiliker pad gekies. Die pad om ongemaklike waarhede te konfronteer, om veranderinge te implementeer wat baie, insluitend ek, betwyfel het sou werk. Willem het 'n pouse geneem, sy stem het meer emosioneel geword. En in die proses het hy nie net hierdie maatskappy verander nie. Hy het my verander. Hy het my gedwing om te konfronteer wat ek geword het, om waardes te herontdek wat ek onder jare se rasionalisering en morele kompromieë begrawe het. Vandag kan ek huis toe gaan en sonder skaamte in die spieël kyk. Ek kan met my familie omgaan en weet dat ek die persoon is wat ek altyd moes gewees het. En dit is 'n geskenk waarvoor ek nooit behoorlik sal kan dankie sê nie. Applaus het begin, aanvanklik sag maar groeiend in intensiteit. Willem het beduie dat Jaco na die verhoog moes kom. Jaco het gehuiwer, maar Annelie het hom saggies vorentoe gestoot. Hy het onder die applaus na die verhoog gestap en die hitte van honderde oë op hom gevoel. Toe die applaus uiteindelik bedaar, het Jaco na die skare gesigte gekyk, elkeen verteenwoordig 'n storie, 'n lewe wat op een of ander manier aangeraak is deur die transformasie wat hulle saam onderneem het. Ek het geen toespraak voorberei nie, het hy begin, sy stem 'n bietjie onseker maar opreg. Want eerlikwaar weet ek nie of ek die regte woorde het om uit te druk wat die afgelope 2 jaar beteken het nie. Hy het diep asem gehaal en sy gedagtes georden. Toe ek 2 jaar gelede in daardie raadsaal ingestap het, was ek doodsbang. Nie net met normale senuweeagtigheid nie, maar met opregte vrees om te misluk, om nie die vertroue wat meneer Gideon in my geplaas het, gestand te doen nie. En weet julle wat? Daardie vrees het nooit heeltemal weggegaan nie. Ek word steeds party-nagte wakker en bevraagteken my besluite, bekommerd oor die toekoms, bang vir die verantwoordelikheid wat ek dra. Verskeie mense in die skare het geknik en met die kwesbaarheid van sy woorde verbind. Maar dan kyk ek rond en sien wat ons saam gebou het. Ek sien Paula wat haar kinders geleenthede kon gee wat sy nooit gehad het nie. Ek sien Clara wat haar potensiaal ontdek het omdat iemand uiteindelik aandag gegee het. Ek sien Annelie wat van assistent na direkteur gegaan het omdat bevoegdheid en karakter uiteindelik bo politieke speletjies waardeer is. Ek sien Willem wat verlossing en hernuide doel gevind het. Jaco het 'n pouse geneem, sy stem het sterker en meer passievol geword. En ek besef dat dit nie oor my gaan nie. Dit was nooit nie. Dit gaan oor wat gebeur wanneer ons kies om waardigheid in elke persoon te sien, wanneer ons karakter bo status waardeer, wanneer ons erken dat ware sukses nie net in winste gemeet word nie, maar in die impak wat ons op die lewens van die mense om ons het. Hy het direk na die mense voor in die saal gekyk en oogkontak met soveel moontlik mense gemaak. Meneer Gideon het my 'n buitengewone geleentheid gegee. Maar hy het ook elkeen van julle 'n geleentheid gegee. Die geleentheid om deel te wees van iets groter, om te bewys dat maatskappye winsgewend en menslik, doeltreffend en deernisvol, ambisieus en eties kan wees. En julle het daardie uitdaging aanvaar. Julle is die ware helde van hierdie storie. Die trane het nou vrylik geloop, nie net op Jaco se gesig nie, maar op dosyne gesigte in die skare. Daar was 'n kollektiewe emosie, 'n gevoel van gedeelde doel wat blote korporatiewe viering oortref het. So ek wil afsluit met 'n belofte, het Jaco voortgegaan. 'n Belofte dat ons sal voortgaan om die waardes te eerbiedig wat ons hierheen gebring het. Dat ons nooit sal toelaat dat finansiële sukses ons korrupteer nie, dat ons nooit sal vergeet dat agter elke syfer op 'n sigblad 'n persoon is met drome, vrese, gesinne en waardigheid wat verdien om erken te word nie. Die saal het in applaus uitgebars, nie die beleefde en verpligte applaus van tipiese korporatiewe geleenthede nie, maar opregte en entoesiastiese applaus van mense wat werklik geglo het in wat hulle gevier het. Jaco het van die verhoog afgeklim en is deur persoon na persoon omhels, elkeen het kortliks gedeel wat die transformasie vir hulle beteken het. In die weke na die geleentheid is Jaco gekontak deur 'n internasionale sakepublikasie wat 'n dokumentêr oor tegnologievisie wou maak. Na bespreking met sy leierskapspan het hy ingestem, op voorwaarde dat die fokus op die werknemers en hul storie sou wees, nie op hom persoonlik nie. Die dokumentêr, toe dit 6 maande later vrygestel is, het viraal gegaan.
Miljoene mense regoor die wêreld het stories van opregte transformasie gekyk, van 'n maatskappy wat bewys het dat etiese beginsels en sakesukses nie mekaar uitsluit nie. Maatskappye in dosyne lande het programme begin implementeer wat deur die tegnologie-visie-model geïnspireer is. Jaco, nou 17 jaar oud en besig met administrasie deur 'n buigsame universiteitsprogram wat sy sakeverantwoordelikhede geakkommodeer het voortdurend uitnodigings vir konsultasies, toesprake en adviesrade ontvang. Hy het selektief aanvaar en altyd sy verbintenis tot tegnologie-visie en sy familie geprioritiseer. Een aand, terwyl hy voorstelle hersien het om die beursprogram uit te brei om nie net kinders van werknemers in te sluit nie, maar ook jong mense van behoeftige gemeenskappe regoor die stad, het Jaco nagedink oor die buitengewone reis wat hy onderneem het. Hy het gedink aan Gideon, aan die man wat potensiaal gesien het, waar niemand anders dit gesien het nie, wat alles gewaag het op 'n karaktertoets wat maklik kon misluk het. Hy het pen en papier geneem en nog 'n ongestuurde brief begin. Meneer Gideon, het hy geskryf, as u kon sien wat tegnologie-visie geword het, dink ek u sou trots gewees het. Nie net op die syfers nie, alhoewel dit ook indrukwekkend is. Maar op die feit dat ons iets geskep het wat wins oortref. Ons het 'n gemeenskap geskep, 'n professionele familie waar elke persoon voel dat hulle behoort, dat hulle saak maak, dat hulle waarde het. Hy het 'n pouse geneem en aan die regte woorde gedink. U het my die grootste verantwoordelikheid gegee wat iemand so jonk nog ooit ontvang het. En party daar voel ek steeds oorweldig daardeur. Maar dan onthou ek hoekom u my gekies het. Nie omdat ek al die antwoorde gehad het nie, maar omdat ek die regte vrae gevra het. Nie omdat ek die mees gekwalifiseerde tegnies was nie, maar omdat ek verstaan het dat menslike waardigheid nie onderhandelbaar is nie. En ek probeer om daardie vertroue elke dag te eerbiedig. Jaco het die brief voltooi, dit sorgvuldig saam met al die ander gebere en by die venster uitgekyk na die verligte stad daar buite. Daar was miljoene mense in daardie metropool, elkeen met hul eie stryd, drome en stories. En hy het geleer dat ware leierskap nie oor mag of beheer gegaan het nie, maar oor diens, opheffing en die erkenning van die fundamentele menswees in elke persoon. Die reis was nog lank nie verby nie. Daar sou meer uitdagings wees, meer struikelblokke, meer oomblikke van twyfel. Maar Jaco het nou geweet dat hy nie alleen was nie. Hy het 'n gemeenskap om hom gehad, mense wat sy waardes gedeel het en verbind was tot dieselfde visie van 'n meer menslike, regverdiger, waardiger sakewêreld. En miskien het hy gedink, was dit die ware les wat Gideon probeer leer het. Dat werklike verandering nie van bo na onder kom deur dekrete en beleide nie, maar van binne na buite deur geleefde waardes, gedemonstreerde karakter en onwrikbare verbintenis tot die waardigheid van elke persoon. Die toets was lankal verby. Maar die transformasie wat dit begin het, sou vir ewig voortduur. Einde van die storie.